Dis 'n hartlike Shabbat Shalom van my kant af hier. Hier uit Stilbaai uit. Môre sit ek beman ek alleen die gestoeld is, maar dit is nie heeltemal asof my vrou nie hier is nie. My bruid sit net hier. Daar sit so 'n bietjie van 'n sigprobleem sal ons dit maar noem. En die gevolg is, julle gaan vandag sonder al haar wonderlike graphics moet klaarkom. Julle gaan maar net moet hoor wat ek te sê het. Maar ek sien uit daarna om hierdie met julle te deel. Shabbat Shalom van my kant af, ja. Goed, so ek dink voordat ons gaan wegspring, ek het nie al die ander dinge gedoen wat sy altyd so verantwoordelik voor is en vir ons so by mekaar sit nie. So sy gaan vandag ook luister en sy gaan ook nou hoor vir die eerste keer wat dit is wat ek gaan aanbied. Ons gaan nou daarby uitkom, maar laat ek net dit sê, dat voordat ek begin, is my gebed vanmôre, Vader, dat die woord wat ek tot U bedien, en ek begin heel eers by U, Vader, dat dit regtig, werklikbaar, welbehaaglik sal wees, en dat dit die korrekte woord is wat U wil hoor, daar waar U in die troon is, in die troonkamer is. Dat elkeen van ons dan ook op die korrekte manier deur die Ruach HaKodesh gelei word, om dit korrek te ontvang, sodat ons dit korrek kan toepas, en dat al hierdie dinge tot eer en verheerliking van U naam kan wees deur Yeshua, ons Messias, deur wie ons tot U nader, en wat ons die vrymoedigheid nou het, om dan ook in die troonkamer in te gaan. Ons vra dit alles in sy kosbare naam. Amen. Nou, ons parasha vanmôre, soos almal nou weet, dit is Shoftim, dit is regters en rigters, is die ander gedeelte. Ek het toe nou nie mooi gaan kyk daarna nie. Ekskuus, daar sien ek, dis 'n studie van Devarim van hoofstuk 16 vers 18 tot 18 vers 22. Dit lyk net na 2 hoofstukkies, maar kom ek verseker vir jou, dit is 'n hele mond vol. Maar voordat ons begin, moet ek nou eers vir jou sê, jy weet, dit wat ek voorberei het hier in die begin van die week, is nie heeltemal soos wat julle nou vanmôre gaan kry nie, want verlede week het ons heel wat gepraat oor die 2 bome, ons het gepraat oor die inenting van die wilde olyfboom in die makolyfboom in, en dis interessant om te gesien het van my kant af, hoe Vader hoe die Ruach die naprediker is en sekere ander goed uitgelig het, dat die vorige parasha, jy het eintlik begin by parasha Ikev, en toe Re'e, wat dan nou ook vir ons gebring het tot waar ons nou is, wat ons gesê het, maar jy moet Shema, jy moet Shamar, jy moet Asa, en jy moet Re'e, met ander woorde, jy moet hoor, jy moet bewaak, jy moet doen, en jy moet die openbaring moet jy kan sien, en jy moet dit kan ontvang. En toe het ons begin praat om te sê, maar wat is Vader se verwagting van ons? Deur Yeshua, by wie ons dan nou, hy is die olyfboom, is ons ingeënt, hy word in ons gevorm, gaan ons presies dieselfde boodskap verkondig as ons Messias. So wat ons ook verwag dat elkeen van die apostels gedoen het, en dit sluit dan ook die apostel Shaul in. In die proses wat ek toe nou begin kyk het na Shoftim, wat beteken regters, het dit by my opgekom en ek het dit gaan ondersoek. 2 skrifte wat opgekom het, voordat ek na enigiets gekyk het, nie enigiets wat selfs nou genoem word nie, en iets net vir my uitgelig, en ek gaan dit net vir jou gou aanhaal, en dit is uit Matthew, dis Matteus 2 vers, ek dink, ons begin so by vers 19, hy sê,
En na die dood van Herodes het daar 'n boodskapper van Jahwe in 'n droom aan Josef in Mitsraim verskyn en gesê, nee, ekskuus, moenie by hoofstuk 2 lees nie, by hoofstuk 1 lees. Die begin van Yeshua die Messias was dan so. Toe sy moeder Miriam verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die afgesonderde gees. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgenem om in die geheim van haar te skei. Maar kyk, terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn 'n boodskapper van Jahwe in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Miriam as jou vrou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die afgesonderde gees. Nou wat ek wou gehad het, jy hier moet sien uit vers 19, en Josef, haar man, wat 'n tsedek is, wat 'n sadiek is, met ander woorde, hy is 'n gerekende man in die sinagoge. Dit is nie sommer enigiemand wat 'n regverdige genoem word nie, maar vir alle ewigheid is dit aangeteken dat Josef, die een wat Yeshua genoem het, want hy sê, en jy sal hom noem Yeshua. Josef het hom genoem. Josef moes hom benoem. Hoekom is dit so? Want Josef is die vader van Yeshua, ons Messias. En Vader kies 'n tsadik, 'n regverdige man, om hierdie seun van jongs af op te lei tot hy gereed is vir sy bediening, of ons weet nie op watter stadium het Josef van die toneel af verdwyn nie. En ons weet hy het 'n baie goeie werk gedoen daaromtrent, want jy kan dit bietjie verder gaan vat uit die boek van Lukas uit, wanneer jy gaan kyk na, ek dink hierso by vers 50, 2 vers 50 en daaronder, dan sê hy, en die kindjie Yeshua het gegroei in wysheid en guns by Jahwe en die mense. Nou wanneer jy groei in wysheid, beteken dit jy groei in Torah wysheid. Ek dink dit behoort sekerlik baie duidelik te kan wees. En ons weet dat hy het ook die Pesach het hy gaan bywoon, want toe hy op die ouderdom van 12 agtergebly het in Jerusalem, sê dit uitdruklik, hy het geleer, en ek onthou hierdie gedeelte van 'n werklik 'n Joodse Messiaanse rabbi. Met ander woorde, kyk, almal van elke Israeliet verwag die Messias, maar hierdie ene glo dat Yeshua die Messias is. Het dit duidelik gemaak dat Yeshua in Nasaret groot geword, en Nasaret lê baie hoog. En nadat hy teruggekom het uit die wildernis uit, en hy basies verwerp is deur die mense van sy sinagoge, en hulle hom by die kraans wou afgooi, het hy tussen hulle deurbeweeg, en het hy sy vertrek geneem, en hy het na Kapernaum gegaan. Nou, wat het die twee stories met mekaar in verband? Is jy sal sien dat iemand wat werklik waar 'n profeet, 'n regter, 'n koning is, weet wat dit is om om sy volk te dien. En dis waaroor Shoftim baie sal gaan vandag, want daar's 'n begrensing van die leierskap wat oor jou geplaas word. Hy was bereid om neer te daal, tussen mense te gaan wat bereid was om hierdie boodskap te ontvang. En sy boodskap, weet ons almal, is Teshuvah, bekeer julle, want die koninkryk van Elohim het naby gekom. Goed, so ek wil net hê jy moet heel eers in gedagte hou, kyk wie het die Messias opgelei. Ja, daar is ook sprake dat hy te doen gehad het, Hillel, jy kry die huis van Hillel, die huis van Shammai, is dat inderdaad, en ek kan dit nie bevestig nie, jy kan dit vir jouself gaan ondersoek, maar dat een van diegene wat hom daar in die tempel so, kom ons sê, ondervra het, en vir wie hy met soveel wysheid geantwoord het, was die einste Hillel gewees. Ons weet Hillel is om en by in die tyd so hier by 10 na die Messias is hy oorlede, is hy van die toneel af weg,
Ons weet bitter min van die periode van Yeshua, behalwe dat toe hy op die ouderdom van 30 heeltemal korrek gereed voorberei is om met die bediening te begin, toe is hy na die Jordaan toe. Ons weet ook dat hy het ook sekere dinge geleer en mens kan amper sê, want Johanan sê, die een wat geroep is, wat julle sal doop met die afgesonderde gees, is onder julle. So met ander woorde, dis 'n ander storie en dis 'n ander lering wat ek binnekort gaan uitbring, is om daai gedeelte van die verhouding tussen Yeshua en en Johanan Hatmabil, of Johanan die onderdompelaar, is 'n beter woord om te sê, as om te sê Johannes die doper. Dis meer 'n direkte vertaling daai. Goed, met dit alles wat ek nou vir jou sê, wil ek ook net byvoeg, en ek was toe herinner gewees aan toe Shaul op pad is Damaskus toe. Nou ek wil net weer hier dit beklemtoon, ek het nogal gaan kyk na Shoftim 2023. In Shoftim 2023 het ek dit ook daar genoem, dat Shaul, net soos Josef van Arimatea en net soos Nicodemus, was almal deel van die Sanhedrin. Verstaan, dit is almal gerekende manne. Dis Shoftim, dis regters, dit is dis die Tsarakim en dis die Chachamim, dis hulle wat aangestel is volgens hierdie parasha waarmee ons onsself vanmôre gaan besig hou. Goed, so ek het gaan kyk, want iemand het die opmerking gemaak en ek wou dit net so klein bietjie verder ondersoek, en dit is dat inderdaad was Shaul deel van die Sanhedrin gewees op daai stadium. Want hy het stemreg gehad, as jy gaan mooi lees wat staan daar. Hy het stemreg gehad, en waarvoor sou hy nou stemreg gehad het in die Sanhedrin, as hy nie enige standing daar gehad het nie. En dit is hoekom dit vir hom so maklik was om die geloofsbriewe te kry, om na die nasies te vertrek, want hy het moord geblaas om diegene wat volgelinge, disippels van Yeshua die Messias was, om hulle te gaan gevange neem, en soos hy self ook later getuig het, om hulle om die lewe te kan bring. Nou, hoekom dit vir my van belang was, is daar was 'n man gewees met die naam van Ananias, en sommige wil die woord gebruik daar, he was a devout man. Met ander woorde, devout gaan altyd vir jou sê, hy was 'n tzaddik gewees, afgesien van die feit dat hy 'n disipel was. En hy het in 'n tweegesprek met Yeshua gesê, maar hy weet van hierdie man, maar hy het nie teenstaande die opdrag geneem vir Shaul gaan haal en gedoen ooreenkomstig die opdrag wat hy gekry het. So hierdie hele gedagte van die tzedek of die tzadikim, van die chachamim, is bitter belangrik. Ek en jy moet verstaan hoe werk leierskap. Ek wil weer eens net vir jou attent maak daar. Ek gaan aan die einde van hierdie gedeelte, vertrou ek, bietjie meer kan uitbrei op wat ek nou gaan sê. Ons moet net onthou, alles het begin in die tuin van Eden, en daar was 2 bome. Jy het die boom van die lewe gehad, en die boom van die kennis van goed en kwaad gehad. Adam en Chava het gekies die boom van kennis van goed en kwaad. Wat is die verskil tussen die 2 bome? Boom nommer 1, die boom van die lewe, is waar jy absoluut afhanklik is van jou skepper. Dis waarvoor jy geskep is, om deel te hê aan die boom van die lewe. Jy is afhanklik om te hoor, jy is afhanklik van sy voorsiening, jy is afhanklik van sy autoriteit, jy is afhanklik van sy woord. Jy kry die prentjie wat ek vir jou gee. Dis waar totale afhanklikheid is. Wanneer jy kom by die boom van kennis van goed en kwaad, dan het jy besluit, ek neem beheer oor die afhanklikheid. Ek is self afhanklik. En dit is daar waar die mensdom se disfunksionaliteit en probleme begin het. So, hou daai 2 prentjies die hele tyd in gedagte, want dit wat in my en jou gevorm moet word, en waaraan ons die afgelope weke aandag gegee het, is doeteenvoudig dat die prentjie van Yeshua word in ons gevorm. Met ander woorde, terug, hy is die beeld
Die sigbare beeld van die onsigbare Elohim vat jou weer terug na Bereshit 2 toe, na Genesis 2, dat die beeld en gelykenis van Jahweh in jou gevorm moet word. Ons is hier in Devarim 16 nog steeds op die oewer van die Jordaan. Ons gaan binnekort oorgaan, Jericho gaan binne neem en dan het ons nodig om werklik waar Vader se beeld binne ons te hê. En daardie beeld is beslis nie soos wat die boom van die kennis van goed en kwaad lyk nie. So dis wat ek wou duidelik maak, maar ek dink daar gaan 'n paar aspekte vir jou later net nog duideliker raak, soos wat ons aangaan. Goed, ek wil nou net, as jy my net 'n oombliekie kans sal gee, wil ek net hierdie ding aan die gang kry, dat hy vir my, weet, ek het sulke notas, ek wil nie die hele tyd rondspring om vir jou al hierdie goed te sê nie, maar ons praat hier vandag oor Parasha Shoftim, en ek wil hê, jy moet weet, ons praat oor die beperkinge van, die beperkinge wat daar op leierskap is. Daar is nie 'n ding, dat of 'n koning, dat hy weet, koning Shaul, het daai ou foutjie gemaak. Hy het gedink, dat hy kan sommer offer, dis die werk van die priesters, het hy sommer oorgeneem. Maar jy gaan seker vir my kan sê, ja, maar Dawid het ook soortgelyke ding gedoen, hy het van die brood van die tafel met toonbrode, het hy geëet, en hy was toe nog nie eers behoorlik geïnstalleer as die koning van Israel nie. Ja, kyk daarna. Ek is bly as jy sulke vrae vra, want dit sê dat jy hou dop om te sien, is hierdie woord wat ons kry, is dit konsekwent dieselfde. Want ek en jy, ons lewe in die periode nadat Yeshua gefolter is, tereggestel is, gesterf het, begrawe is, opgewek is deur die Ruach HaKodesh, en dat hy opgevaar het, en nou is ons in daardie periode van tyd. So ek en jy het nodig om te weet, hoe pas die Torah in ons lewe, ek weet met al hierdie beginsels wat ons vandag na gaan kyk. So ons is nou by hierdie studie, eintlik, jy kan dit noem die studie van die ou verordeninge wat ons geërf het, maar as ek vir jou sê, as 'n studie van verordeninge wat ons geërf het, dan wil ek hê jy moet ook weet, dis verordeninge wat deur die apostels bevestig is. Diegene wat gesien het dat Jahweh het opgevaar, plus Shaul. So weer eens, vandag se gedeelte strek van Devarim 16 vers 18 tot aan die einde van hoofstuk 18, en dit handel hoofsaaklik maar oor leierskap. Nou tot dusver het ons deur die voorskrifte gewerk wat met verskillende verbonde te doen het en wat verskillende ooreenkomste reguleer. En dis 'n baie belangrike afdeling waarna ons nou kyk, omdat, en ek wil hê jy moet mooi hoor, omdat dit sowel die funksie as die grense van die leierskap gaan behandel. As ek 'n opskrifie moet gee vir waarmee ek begin, dan sê hy, regters en beamptes in jou poorte. So hierdie gedeelte begin so, wie moet dit doen? Jy moet vir jou regters en beamptes aanstel in al jou poorte wat Jahweh, jou Elohim aan jou gee. Kyk, wat moet jy doen? Jy moet regters en beamptes aanstel. Ons kan nie net doodeenvoudig, weet jy wat, Jahweh sal nou maar doen wat hy wil doen en al daai nie. Jahweh gee vir my en vir jou die opdrag dat ons regters en beamptes aanstel. Goed, so hy sê, in die poorte wat Jahweh, jou Elohim aan jou gee, volgens jou stamme, en hulle moet die volk met 'n regverdige oordeel oordeel. 2 gesagdraers word hier ingestel. Die een is die regters, die ander een is die beamptes. Die regters hoor die saak aan, die beamptes moet toesien dat die uitspraak uitgevoer word. Nou ons het voorheen, en ek wil weer eens vir jou daarop klem lê, gaan kyk weer na 2023 se opname wat ons gedoen het. Weet jy, die inligting het nie verander nie, en ons is nie besig met entertainment nie. Daardie is crucial inligting wat ek en jy moet hê om te verstaan wat Jahweh wil hê ons moet weet en wat ons moet toepas en wat deel gaan wees van ons lewe. So ons het nou voorheen oor die Mishpatim gepraat. Die proses moet 'n behoorlike regsprosedure volg.
En dit moet ook aan tzedek, daai woord is tzedek, geregtigheid, dit moet daaraan gebonde bly. Ek wil net vir jou dit sê, ek het dit nie hierin nie, so ek gaan dit weer eens vir jou sê. En eintlik gaan ek dit gou-gou weer eens hierso vir jou naslaan, en ek gaan dit vir jou lees. En dan kan jy maar so lank gaan en allerhande klippe en goed gaan bymekaar maak, en jy kan sekerlik plan maak om my te wil stenig en dis meer. Maar ek lees vir jou net wat uit hierdie boek uit staan, en hy sê vir jou hier in Devarim 6, vers 24. En Jahwe het ons beveel om al hierdie insettinge te vervul, om Jahwe ons Elohim te vrees, dat dit altyd met ons goed sal gaan, en om ons in die lewe te hou soos wat dit vandag is. Hoor nou mooi. En dit sal geregtigheid vir ons wees, as ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou voor die aangesig. Hoor jy hoekom is geregtigheid 'n baie belangrike ding? Waarom is die woord tzedek so belangrik hier? Want ek kan nou vir jou sê, weer eens, sou ek dit nou noem, dan sal die klippe uitkom en sal my kant toe vlieg, maar ek sê nou vir jou, om jou geregtigheid uit te voer soos wat jou woord dit wil hê, beteken dat ek en jy sal die gebooie en die verordeninge en die insettinge sal ons hou, en ons sal daarin gebonde bly. So, reg en geregtigheid het ek nou vir jou gesê, hy dis die twee woorde saam wat vir jou die Hebreëse uitdrukking gaan gee van mishpat en tzedek, en hy beskryf dit vir jou sodat jy hierdie behoorlike regsprosedures kan sien. Daai twee woorde kom voor in jou regspraak, en jy moet kennis neem. Hoor vir my mooi, as ek vir jou sê, dat sonder geregtigheid kan die proses nie ware reg laat geskied nie. Sonder geregtigheid kan die proses nie ware reg laat geskied nie. En daarom gaan die teks voort. Jy mag die reg nie verdraai nie. Jy mag nie partydigheid betoon nie. Jy mag nie die ondersoekproses verdraai of gesigte herken nie. Wat bedoel ek daarmee? Met ander woorde, jy mag nie 'n man anders beoordeel omdat hy jou buurman, jou vriend of jou familielid is nie. Ons het dit al reeds in vroeëre hoofstukke gesien. In Israel was jou buurman jou lewenslange vriend. Juist daarom moes 'n regter hom aan 'n saak onttrek wanneer hy nie onpartydig kan wees nie. Ek wil hê jy moet net bietjie terugdink aan die 6 verhore waardeur Yeshua gegaan het in 'n periode van 10 ure, en as jy na al hierdie goed kyk, as jy agterkom hoe onregverdig daardie verhore was en wat hulle daar gedoen het. Hulle het elkeen van hierdie reëls het hulle verbreek. So wat Parasha Shoftim vir my en vir jou gaan sê, is daar soos 'n behoorlike regsprosedure en daar's 'n gewig van bewyse. Hierdie behoorlike regsprosedure verloop in fases. Jy weet, eerstens kom die ondersoek wat bewyse, deskundige ondersoek en getuies behels. Hoor jy, niks anders as wat ons vandag doen nie. Jy moet bewyse hê, jy moet 'n deskundige ondersoek hê en jy moet getuies hê. Hierdie getuies moet geverifieer word en 'n deskundige moet bevestig dat daar nie met die bewyse gepeter is nie. Alles volg 'n voorgestelde protokol. En wanneer hierdie bewysstukke korrek hanteer word, lei dit die ondersoek na die bestemming. Die uiteinde van hierdie hele ondersoek en hierdie bewyse, die nakoming van die protokol moet lei na geregtigheid. Geregtigheid moet jy najag, sê hierdie gedeelte vir ons. Jy moet geregtigheid najag. So, dit onthef nie vir my en vir jou nie. Jy kan dit nie los vir my dat ek dit moet doen nie. Jy en ek is albei mede-deelnemers aan hierdie geregtigheid wat uit die troonkamer uitgekom het, wat Vader wil hê ek en jy moet toepas. So as een deel van hierdie geregtigheid verander of die soeke na geregtigheid, dan of dit word weggesteek of dit word beskadig, dan kan dit die hele bewysketting, daai hele ketting kan in duie stort. So dis hoekom die taal van hierdie gedeelte baie dringend is en ek en jy moet kennis neem. Dit gaan nie daaroor
om 'n vooraf bepaalde gevolgtrekking te soek nie. Dit gaan daaroor dat die getuies jou na 'n gevolgtrekking toe gaan lei. Geregtigheid trek die ondersoeker deur die bewyse na hom toe. Geregtigheid moet jy najag. Jy volg die spoor, jy laat toe dat die bewyse jou lei, sonder om jou persoonlike vooroordeel of jou subjektiewe waardeoordele daarop af te dwing. So, waarheen daai bewyse gaan, daar gaan jy. Waar dit eindig, dis waar jou slotsom, jou antwoord gaan kom. Dit is 'n behoorlike regsprosedure. Ons taak is nie om 'n skuldige te jag, net omdat ons al reeds besluit het hy is skuldig nie. As jy so begin, het jy al reeds met 'n vooropgestelde idee het jy beoordeel. Jy moet die saak sonder vooropgestelde idees benader en sonder dat jy vooraf reeds 'n gevolgtrekking oor die skuld gevorm het. Ons het nog altyd beklemtoon dat regters word regters genoem omdat hulle ook verdedig. Dit mag miskien nie vir jou so klink nie. Maar hulle is die verdedigers van jou onskuld. Hulle is die verdedigers van geregtigheid en hulle is die verdedigers van die waarheid. En daarom het Elohim regters, ook wat jy sal sien bekend sal wees as rigters, as 'n hele boek wat geskryf is, Shoftim rigters. So Elohim het regters as verlossers teen Israel se vyande opgewek, terwyl hulle dan ook terselfdertyd die volk moes beskerm waar dit moontlik was. Toe daar geen rigters was nie, sê die teks dat in daardie dae was daar nie 'n koning nie, elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. Hoekom? Omdat daar niemand was om die orde te handhaaf nie. Dan gaan hierdie teksgedeelte van Shoftim bietjie verder en hy hanteer die gedeelte oor omkopery en die karakter van die regverdige. Hy sê, dis wat die teks nou vir ons gaan sê, jy mag geen omkoopgeskenk aanneem nie, want 'n omkoopgeskenk verblind die oë van die wyse en verdraai die woorde van die regverdige. En ons het ook voorheen gesê dat die woord sadiek, die regverdige, soos wat ek net nou vir jou met Josef verduidelik het, ons het gesê dat daai woord sadiek, iemand wat beskryf wat geregtigheid beoefen en dit najag. En hoor nou weer vir my mooi as ek dit sê. Dit maak my lam dat die oomblik wanneer jy onder sekere groepe net wil praat van 'n sinagoge, dan kry jy die silent treatment amper, kan ek sê. Want hulle wil nie dit hoor nie, maar Yeshua het van sinagoge na sinagoge na sinagoge gegaan en in die sinagoges het jy jou leierskap gehad, soos wat jy vandag dink jy diakens en ouderlinge, sodat hulle die tzadikim en die chachamim gehad en daar is 'n behoorlike orde aan dit wat in die sinagoge plaasvind geheg. So dit is juist die punt, die regverdige, die tzaddik. Hy is die een wat die geregtigheid beoefen en dit najag, en as jy regverdig is, sal jou lewe eerstens gekenmerk word deur die soeke na geregtigheid. So geregtigheid wat op daai manier verstaan word nie gevorm om die samelewing se goedkeuring te wen nie. En dit is 'n ding wat my baie gebug het hierdie laaste week, want ek het net een begeerte in die lewe. En dit is om die woord van jou korrek vir jou oor te dra. Ek is nie hier om klippe te gooi na ander mense en ander denominasies nie, maar ek het nodig om van tyd tot tyd, ek kan nie 50.000 denominasies probeer vir jou verduidelik waar hardop hulle skeef nie. Al wat ek kan doen is, kom ek hou vir jou geregtigheid voor, soos wat Vader dit vir my wys, en dis jou plig om soos 'n goeie Bereaan die skrifte te gaan ondersoek om te sien of dit wat ek sê korrek is. Ek is nie beter as Paulus nie, die Bereane het definitief ook vir Paulus het hulle ondersoek. So dit is my en jou taak, is om toe te sien dat hierdie wat ons nou gekry het, dat ons nie net alleen dit ondersoek nie, dat ons gaan self verstaan wat is geregtigheid. Dis nie net my taak nie, dit is ook jou taak. En daar moet jy basies onder my inkom en my arms hoog hou, sodat ons saam die liggaam van Yeshua kan verteenwoordig as 'n verbondgemeenskap
en nie as 'n organisasie nie. En dis wat ek probeer duidelik maak het verlede week. So ek sê weer eens, geregtigheid wat op hierdie manier verstaan word nie gevorm om die samelewing se goedkeuring te wen nie, dit word deur regverdigheid gevorm. Ons sien dit soms in ons eie howe, né? 'n Regter kom tot 'n wettige beslissing, maar die samelewing hou nie van die uitslag nie. Maar geregtigheid bly geregtigheid. As jy 'n deeglike uitspraak wil hê, dan moet jy die proses noukeurig stap vir stap volg. Dis wat Jehovah hier ingestel wil hê, maar hy gee dit vir ons terug om die proses te gaan bepaal, om uitvoering te gee aan hierdie mitswot, soos wat ons 'n week, dink verlede week voor dit vir jou verduidelik het. So, hy sê nie elke punt, komma, kolletjie, jota, turtle, wat ook al, dit is hoe jy jou regstelsel gaan hê nie. Hy sê, jy gaan regters aanstel in jou poorte en hulle gaan in regverdigheid gaan hulle optree. Met ander woorde, hierdie ouens is getune, hulle weet, dis wat die Torah sê, wat hulle nie weet nie, hulle weet daar's 'n hoër howe tot op die punt waar Jehovah Elohim self geraadpleeg word om te bepaal wat is die antwoord in hierdie saak. En dis wat Shof team vir ons gaan vertel. So ek sê weer, die probleem met ons regstelsel is dat dit beskadig en gebrekkig is. Bewyse raak weg. Wie het dit nog nie gehoor nie. Aanklaers doen nie altyd hulle werk behoorlik nie. Weet, ons het so gewoond geraak aan korrupte stelsels, dat ons skaars weet hoe 'n onberispelike verhoor moet lyk met al die ongeskonde bewyse. Die probleem is selde hoeveel werk gedoen word. Die probleem is dat die werk nie goed genoeg gedoen word nie. Die toneel word byvoorbeeld nie behoorlik bewaar nie. En die saak word nie behoorlik voor die regter gelê nie. As ons vra watter hervorming die huidige stelsel nodig het, dan begin die antwoord hier. Ek meen, die Suid-Afrikaanse stelsel is so ingerig dat die hof dikwels bloot bekragtig of verwerp net wat die aanklaer sê. Dit lewer vir my en vir jou 'n regstelsel op wat baie toegeeflik en afhanklik is. Nee, die regter moet vry en bekwam genoeg wees om te sê dat die aanklaer verkeerd is, né? Dat die werk behoorlik gedoen moet word. Maar hy kan vra dat die werk behoorlik gedoen word, want dit wat hier voor hom geplaas word is onvoldoende en hy kan die nodige strawe oplê. So as daar werklik twyfel oor strafregtelike verantwoordelikheid bestaan, byvoorbeeld iets soos 'n moontlike geestesongeskiktheid, dan moet die regter 'n evaluering kan gelas. Hy moet kan vra vir 'n deskundige mening en hy moet op grond van al die feite nadat alle bronne uitgeput is, moet hy dan 'n beslissing kan maak. Maar wat kry ons vandag? En dit word vir jou voorgehou op jou TV en jou reeks en alles waarna jy kyk. Ons sit vandag met oormatige tegnisisme. Alles is tegnies. Soek loopholes net om, die straf te ontkom wat werklik na jou toe moet kom. Ons sit met hierdie oormatige tegnisisme en met 'n beheptheid met prosedurele doeltreffendheid, asof dit nou 'n doel op sigself is. Goed, as ek die volgende hoofpunt hier moet vat, is jy nog met my, jy's doodstil hier aan hierdie kant. Die derde punt wat ek met jou wil bespreek is, hy sê in al jou poorte. So iets wat hier in die parasha nou nogal toevallig mag gelyk, is in werklikheid iets fundamenteel. Die teks sê, in al jou poorte moet jy regters en beamptes aanstel. Ons het 'n voorbeeld daarvan gekry by Tel Dan in 2023 toe ons daar besoek afgelê het. Dan sien jy, kry jy 'n hele idee van hoe die poorte gelyk het en waar die regters en die beamptes gesit het wat die uitsprake gedoen het. So hierdie uitdrukking in jou poorte dra 'n baie duidelike boodskap en dit het ook later byvoorbeeld die grondslag gedien vir Paulus se opdrag aan die Korintiërs wat nou nie Israeliete is nie, dan sy opdrag aan hulle dat die gemeenskap moet sy eie tribunaal hê. In jou poorte beteken die volgende, dat ons binne in ons gemeenskap onsself moet regeer teenoor ons eie, ons moet ons eie gemeenskap regeer en ons moet aanspreeklik teenoor ons strukture bly.
Die probleem is, en ek kan nou vir jou sê, dit is nie noodwendig wat gebeur nie, maar dit gebeur te maklik op enige vlak van godsdienstbeoefening. Jy hou nie van wat ek sê nie, dan vat jy die pad. Maar as iemand anders wat dalk kan sê wat jy wil hoor. Ek sê, dis nie hoe dit werk nie. Hoe dit werk is, hy sê vir ons uitdruklik, en ek dink dit is baie mooi daar gelees, is, as daar iemand 'n probleem met my het, moet hy dit my uitsorteer, en die tweede ene bring, en as dit nog nie uitgesorteer is nie, dan op die ou einde kom ons voor die gemeente. Maar die gemeente moet verantwoordelikheid vat in hierdie struktuur. Ons moet onsself afvra, ons moet baie eerlik wees en vir mekaar sê, dit is nie wat vandag gebeur nie. Dis werklikbaar nie wat gebeur nie. Goed, so wat sê Paulus in wese hier vir ons? Hy sê, dit is al klaar sleg, dat daar geskille onder julle is. Maar dit is so, ons is mense, en meningsverskille ontstaan. Maar dit is veel erger, wanneer julle daai saak, gelowige tot gelowige, voor 'n ongelowige gaan plaas, en dan toelaat dat die ongelowige oor jou oordeel. Dit sê hy is onaanvaarbaar, en ek stem met hom saam. Dan is dit miskien baie keer beter om die onreg maar net te verdra. Hy stel dit so sterk, dat hulle die erns daarvan sou begryp. Van ons poorte af na binne het ons eie regters, ons eie beamptes, geregtelike polisie en ondersoekers, alles wat vir hierdie funksie nodig is. Daai geregtelike struktuur is geestelik van aard, en ons behoort dit nie te omseil nie, en ek sê vir jou, ek gaan dit herhaal. Die geregtelike struktuur wat Jahwe wil hê, ek en jy ons aan moet onderwerp, is geestelik van aard, en ons behoort dit nie te omseil nie. Jy weet, as jy die profete gaan lees, dan sê jy lees, hulle praat van Jahwe, ons geregtigheid. So wat Elohim hier vir ons vooruit aandui, is dat hy uiteindelik ons regter en verdediger sal wees, want dis hoe dit moet wees. Daarom is een van sy name in die profete, dan praat hulle van Jahwe Tsidkenu, Jahwe Tsidkenu, Jahwe ons geregtigheid. Hy is ons geregtigheid. Hy is ons reg. Nee, hy is die boom van die lewe. Hy is ons reg. Wanneer hierdie geregtigheid ten volle nagejaag word, dan word die uitspraak aan ons toegereken. As ons onskuldig bevind word, dan staan die uitspraak. Nou wat nou as ons dan skuldig bevind word? Wanneer ons skuldig bevind word, en dit is hoekom jy moet kennis neem, wie is Jahwe Elohim? Hy bied vergifnis. Hy bied teshuvah. Hy bied teregwysing. Hy bied 'n gepaste straf. Hoekom? Want hy is regverdig en is volmaak in al sy weë. Ek en jy het altyd al hoeveel mense gekry wat vir jou sê, moet my nie judge nie, moet my nie judge nie, moet my nie judge nie. Asof dit is wat Yeshua gekom het om te doen, is om alles op homself te neem, sodat whatever jy doen, jy net nie gejudge moet word nie. Maar jy vergeet wat het Yeshua self vir sy mede-Jehudim gesê. Die woord het julle al klaar geoordeel. Ek hoef julle nie te oordeel nie. En dit is juist waar die punt inkom. Ek en jy moet so in geregtigheid lewe. Ons moet so hierdie Torah probeer nakom. En ons kan dit nakom, want ons, ek en jy, het nie alleen dit wat Yeshua gedoen het nie, ons het ook Ruach HaKodesh, ons kan dit doen. So, waarom sal ons bang wees om geoordeel te word? Waarom sal ons nie gejudge wil wees nie? Want ons weet, mense wat sulke goed sê, skuil agter 'n sonde wat hulle nie in die openbaar wil hê nie, en ek is jammer, ek en jy word van tyd tot tyd geroep om sonde aan die lig te bring, om hulle te kan help, nie omdat jy die judge, jury en die executioner is nie. Hoop ek is baie duidelik daaromtrent. So ek sê ons is vandag bang om te oordeel, sodat, weet, mense sal gou sê, moet jy oordeel sodat jy geoordeel kan word nie. Jy weet, daai afleiding dat ons nie mag oordeel nie, as jy, dit is hoe jy dit doen, dan doen jy dit verkeerd. Jy word geroep om in geregtigheid te oordeel. Want wanneer jy dit doen, dan bewys jy eintlik mercy.
genade, barmhartigheid teenoor daardie persoon. Dit moet altyd daar wees om hom terug te bring in die kamp in, dat hy weer skoon en rein voor jou kan staan. Maar as ons dan nie mag oordeel nie, wat sou die punt wees om 'n regter te hê? Want regters was ook mense met sondes. Dink daaraan. Jahweh ons Elohim gee nie 'n opdrag net omdat dit 'n opdrag is nie. Hy het alles haarfyn beplan. Hy gee hierdie opdrag, hy gee dit ook aan Moshe. Die individu kon sterf en Moshe self sal ook kon sterf. Maar die volk moes steeds die gesag van die regters na Moshe erken, omdat die regters die draers word van die woord van Elohim. So wanneer iemand vir jou sê, moet my nie judge nie, en sê hy eintlik vir jou, moenie 'n draer van die woord van Elohim voor my wees nie. En dit is wanneer jy ernstig moet besin, of jy 'n draer van die woord van Elohim gaan wees, daar en dan, of nie. Nee? En dan begin dit ook in 'n situasie ontaard waar jy jou lewe tot die dood toe nie lief het nie, né? Openbaring 12, dis nou Gazon 12 vers 10, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, die woord van hulle getuienis, en hulle het hulle lewens tot die dood toe nie lief gehad nie. Daar kom tye wat Elohim, wat jy dalk die enigste persoon is, wat die draer van die woord van Elohim is. Goed, maar, ons moet nou verder van 'n teks toe, hy sê, die teks gaan ons ook waarsku, dat iemand wat weier om na die regter te luister en sy beslissing uit te voer, moet uitgeroei word. Dis nie waar ek en jy wil wees nie. En as jy vir my wil kwaad wees oor daai skrif, dan weet jy, you are shooting the messenger. Ek is besig om die boodskap vir jou te gee, soos wat dit opgeskryf staan in watter vertaling jy ook al vir my kan bring. Die skrif gaan nog verder, né? Ons het net gepraat oor die bome. Geen gewyde boom of pilaar nie, né? Daar's 'n waarskuwing teen waarsêery. So nou gaan hierdie teks voort en ons onderwerp is geregtigheid. Geregtigheid moet jy najag, sodat jy kan lewe in die land beerwe wat jou Elohim aan jou gee. En dan kom hierdie verdere beperking vir die regters. Jy mag vir jou geen boom as 'n Asherah plant langs die altaar van jou Elohim nie. En jy mag vir jou geen gewyde pilaar oprig wat jou Elohim haat nie. So hierdie twee bepalings kan soos 'n tussensin lyk, maar hulle hou die argument stewig by mekaar. Vir regters en daardie beamptes is dit 'n uitdruklike waarskuwing. Onder geen omstandighede mag jy 'n ander God raadpleeg nie. Jy mag nie die boom van kennis van goed en kwaad raadpleeg nie, mag jy? Is nie beter om die boom van die lewe te gaan raadpleeg nie? Hoor jy wat ek vir jou sê? So Torah neem gereeld, selfs onwaarskynlike situasies in ag, en dan reguleer hy dit vooruit, sodat die saak reeds beheer kan word as dit sou ontstaan. Iemand kan in die versoeking kom om 'n vreemde God te gaan raadpleeg, en daarom waarsku die teks ook vir ons elders, dat ons nie eers moet uit nuuskierigheid uit gaan vra hoe die ander nasies hulle God aanbid nie. Die boom en die klip is simbole van 'n waarsêery en 'n ander godsdienststelsel. Nou, jy kan redeneer, wel, ek hak nou vas met hierdie saak. Laat ek 'n waarsêer raadpleeg om te kyk of ek tot 'n uitspraak kan kom. Weer eens koning Saul en die heks van Endor, né? Goeie voorbeeld. Ek weet, daar word gepraat ook van 'n film wat gemaak is rondom hierdie uitgangspunt. Jy weet, 'n stad word gebruik om psigies persone se misdade vooruit te sien, en dan word hierdie mense in hegtenis geneem nog voordat hulle misdaad gepleeg is. Kan jy sien hoe siek raak dit? Nee? Dis presies wat hier verbied word. Die geregtigheid van Jahweh Elohim, wat ons geregtigheid is, kan nie verbind word aan enige metode wat uit iets voorkom wat hy nie goedgekeur het nie. Nie waarsêery nie. Ek wil vir jou sê, baie ons gaan vir jou Kabbalah voorhou. Hulle gaan vir jou voorhou dat ek en jy is binne Noag. Ons kan nie die Noahide laws volg. Ek gaan nou vir iets sê rondom dit.
Maar die feit van die saak is, wat Jahwe nie goedgekeur het nie, kan jy nie gebruik om geregtigheid te probeer afdwing nie. Ek gaan 'n voorbeeld vat oor die offers, want hy sê vir jou daar in Devarim 17 vers 1, dan sê hy, jy mag aan Jahwe jou Elohim geen bees of skaap offer waaraan daar 'n gebrek is, enige gebrek is nie, want dit is vir Jahwe jou Elohim 'n gruwel. Onthou dat Jahwe reeds presies voorgeskryf het hoe die dier moet wees. Enige gebrek wys nie net bloot na 'n beperkte lys fisiese gebreke nie. Dit verwys na iets wat nie aan die standaard voldoen wat Jahwe bepaal het nie. Ook niks boos nie, want dit is 'n gruwel. So dit sluit eintlik aan by wat ons vroeër gesê het oor waarsêery. Het jy geweet dat die antieke Romeine het diere geoffer vir waarsêery doeleindes? Hulle het die lewer gelees, hulle het die hart uitgehaal, waarna die priester dan kyk hy na die tekstuur en dan gee hy 'n uitspraak volgens dit. Dit laat ons dink aan wat hier in Suid-Afrika gebeur met dolosse. Dit alles raak die tema van geregtigheid en die rigting wat die regter moet volg. Dit raak dit alles. Want die priester was Israel se groot onderwysers, was hulle rabbies, was hulle leermeester. 'n Regter sou na so 'n priester toe kan gaan en sê, kom ons offer 'n dier, sodat ons Jahwe kan raadpleeg oor hierdie saak. Dit is nie toelaatbaar nie, dit is nie gesanksioneer nie. Daar is spesifieke en geldige omstandighede waar Jahwe geraadpleeg kon word, en wanneer 'n beslissing die hele volk geraak het, veral byvoorbeeld sê nou maar om oorlog te maak, of wanneer 'n stad op die spel was, of daar's dis 'n strafsaak, die doodstraf kan opgelê word, dis wanneer jy Jahwe gaan raadpleeg. Dan was raadpleeg, daai tipe raadpleging, die laaste uitweg. Soms verbeel mense hulle mos dat 'n paar gebede Elohim sal dwing om alles aan hulle te wys. Maar daar's prosedures, daar's getuies, daar's 'n verhoor. Sonder dit gaan hierdie hele stelsel in duie stort. Niemand kan binne hierdie gemeenskap sy eie leermeester en sy eie finale gesag aanstel nie. Baie gevaarlik. Jy moet die stelsel van geregtigheid opstel, soos wat Jahwe dit sê. Jy moet dit bewaar, jy moet objektief dit handhaaf. Bly weg van buitengewone metodes vir raadpleging. Bly weg daarvan. Ons moet onthou hoe Moshe die regters en die leiers oor die duisende en die honderde en die 50-talle georganiseer het. Dit vat jy al terug daarna Shemot 18 toe. Elke moeilike saak moes na hom gebring word. Hy sou Jahwe raadpleeg en Jahwe sou antwoord. Maar wat gebeur nadat Moshe nie meer daar is nie? Dan moes die saak deur die Urim en die Tumim, dis moes nou hier in die borstas van die hoëpriester wees, dan moes dit geraadpleeg word. So waarsêery is juis die poging om daardie openbaring deur menslike middele te verkry. Daar's 'n verskillende woord daarvoor. Ek weet van een geval waar mense slange gebruik het. Die slang is, hulle het hom laat ontbind en dan het hulle hierdie verrotte dampe ingeasem en hulle het in 'n beswyming ingegaan en dan het die gees met hulle gepraat en dit is afgodsaanbidding. Ek wil vir jou hierdie sê, daar is 'n ding soos 'n familiêre gees. As jy my nie glo nie, dan gaan kyk jy net na Masai 16, van die meisie wat die waarsêer gees gehad het. Nou, ek sê vir jou baie duidelik hier, daar's 'n gees wat mense hulle hele lewe lank dophou. Hulle beskik in werklikheid oor 'n enorme databasis oor jou spesifiek. Dit is maklik om vir 'n waarsêer om iets waaroor aardse feite te sê, maar die onderskeid lê nie daarin of iets waar gesê word nie, maar wat is die bron? Waar is jou bron? Vind net uit, wat is die bron wat vir jou gesê het hoe om op te tree? Want jy sien, menslike oë kan miskien nie sien wat ons sien nie. Dit mag, ek weet as iemand kry wat sogenaamd 'n siener is, ek het vroeër hierdie week gekyk na so iets, en ek besef maar hierdie
dit lyk so asof dit uit die Aramees uitkom, maar in werklikheid is dit niks anderster as shamanisme nie, en dit lyk so wonderlik, so goed, maar daar sekere dinge wat vir my en vir jou met 'n rede verberg word nie, en versigtig wees wie jy raadpleeg om vir jou dinge te sê. Ek wil net kyk, was ons tyd gewys. Goed, hierdie gedeelte, Shof 10, gaan voort en hy gaan vir jou sê, jy moet 'n deeglike ondersoek doen en hy gee ook vir jou die bewysstandaard. Dis wat Jehovah wil hê. Hy sê, as daar in jou midde, in een van jou stede wat Jehovah aan jou gee, 'n man of 'n vrou gevind word, wat doen wat verkeerd is in die oë van jou Elohim, deur sy verbond te oortree, en hy ander gode gaan dien en hom voor hulle neerbuig, of voor die son, of die maan, of enige van die hemelse leerskare wat ek, dis nou Jehovah, nie beveel het nie, en dit aan jou vertel word en jy daarvan hoor, dan moet jy behoorlik ondersoek instel. Jy moet 'n deeglike ondersoek doen, sê hy vir jou. En kyk, as dit waar is en die saak seker is dat hierdie gruwel in Israel gedoen is, dan moet jy daardie man of daardie vrou wat hierdie bose daad gedoen het, na jou poorte bring en hulle met klippe stenig tot hulle sterf. Wel, gaan ons dit vandag doen? As ek enigiemand vandag na die poorte toevat en klippe gooi en sy dood veroorsaak, dan gaan die wêreldse stelsel nie vir my dit toelaat nie. So al wat ek jou kan sê is, op hierdie huidige stadium, doen jy die beste wat jy kan doen, en bly weg van sulke mense. Bly doeteenvoudig weg van hulle. Moenie net wegbly, jou kop onder die sand indruk, en maak asof hulle nie bestaan nie. Hulle bestaan inderdaad. Begin in gebed, intree en optree, en sien toe, dat hulle jou area, jou territory, dat hulle jou atmosfeer verlaat. Doen wat jy kan doen, want as jy fisies niks kan doen nie, geestelik kan jy vra dat Jehovah met hulle te werk sal gaan. So, let net op die volgende. Dis een ding om iets te soek wat bevestig is, wat ek reeds glo. Dis iets anderser om die bewyse self toe te laat, om my sonder redelike twyfel na hierdie uitspraak toe te lei. Ek jag nie gerieflike bewyse nie. Die bewyse lei my. Dit word aan my vertel, ek hoor daarvan, en nadat ek hierdie getuienis ondersoek het, as dit waar is en die saak is seker, dan word daai saak bevestig. Jy sien, bietjie later dan praat ons laat alles vasstaan uit die mond van 2 of 3 getuies. Dit staan ook so in 2 Korintiërs 13 as jy dit net daar wil gaan lees. So die werkwoord wat vir die uitroei van kwaad gebruik word is teffens. Hy sê, jy moet die kwaad uit jou midde verteer. Dit dra die gedagte dat iets heeltemal uitgebrand word totdat net as oorbly. So jy kan dit nie net los nie. Dit is die krag van die uitdrukking. Die kwaad moet heeltemal verwyder word. En as dit nog nie verwyder is nie, dan hou jy aan intree totdat dit verwyder is. Nee? Die oordeel bring dit tot stand. Let ook daarop dat iemand wat dit sou doen, wat wil deelneem, hulle kon dit ook in die openbaar doen. Maar jy moet net weet, dis die hand van die getuienis is die eerste ene wat gelig gaan word teenoor daai veroordeelde ene. Vat byvoorbeeld die wederstrewige seun. As hulle die oudstes onskuldig sou bevind, dan moes die ouers heel eers die klippe optel om hulle eie kind te gooi. Kan nie dink dat daar 'n voorbeeld is dat dit werklik plaasgevind het in Israel nie, maar dis wat die skrif vir jou gaan vertel. So weet net, as jy iemand wil kom aankla en hierdie ding lei tot sy skuldig bevinding, dan gaan jy waarskynlik die eerste ene wees wat die klip moet optel om te gooi, en dis hoekom Yeshua daardie klomp wat die owerspelige vrou na hom toe gebring het gesê, wel, jy wat sonder sonde, stel die eerste klip op. Jy verstaan dit. So die hand van die getuies moes die eerste ene teen daai veroordeelde persoon wees, en daarna die hand van die hele volk. Dit gee ons eintlik so half die idee wat ons sien, ons het dit nie hier in Suid-Afrika nie, maar ons het dit in Amerika. Jy kry die begrip van die jury, né, die huisburgers wat die saak oorweeg en dan die hof help om 'n beslissing te maak oor die situasie. So ons huidige strafregstelsel erken hierdie beginsel
maar pas dit nie eintlik heeltemal toe nie, is een van die gebreke. By ons dra die regter of die landdros dra alleen die volle gewig. Ja, daar is appelprosedures. Dit is net 'n kwessie van dat as jy 'n jurisstelsel het, dan word die las en die perspektief dan nou so 'n bietjie gedeel. Die teks sê ook vir ons, op die getuienis van 2 of 3 kan iemand gedood word. Hy mag nie op die getuienis van net een persoon gedood word nie. En weer eens, die hand van die getuienis moet ook die eerste wees om dan hierdie persoon dood te maak en daarna weer die hele volk. So kan jy sien, Jahwe stel hierdie regter en amptenary stelsel in sodat die kwaad uit sy midde uitgeroei kan word, uit die midde van Israel uitgeroei kan word. Een getuie is nooit genoeg om iemand se lewe te kan neem nie. Dan sê die skrif vir ons, wanneer 'n saak vir jou te wonderbaar is, en ek moet hierdie met jou deel, want die vraag is altyd, maar wie die autoriteit? Who's die authority? Wie is die autoriteit? Wie mag 'n ding besluit? Die maan het nou opgekom en dit is nou so. Is dit ek en jy wat hier in Suid-Afrika sit en ons sien 'n stitseltjie van die maan klim op 'n koppie, blaas die shofar en wow. Ek wil jou waarsku, pas op, jy gaan die Torah oortree, want jy raak 'n man Sanhedrin. Jy kan nie dit doen nie. Kyk, hoe kry jy een van die mooiste bepalings in hierdie hele stelsel. As 'n saak vir jou te moeilik is om te beslis tussen bloed en bloed, tussen regsaak en regsaak, tussen aanranding en aanranding, geskille in jou poorte, dan moet jy opstaan en opgaan na die plek wat Jahwe jou Elohim sal kies, wat ons dan nou weet is Jerusalem, daar waar die tempel is. Nee. Die woord dra die betekenis van iets wonderbaarliks en buitengewoon. 'n Saak wat buitengewone wysheid vereis, dis dit wat jy so gaan hanteer. Let net daarop dat die stelsel reeds 'n wettige pad vir ons gegee het, wanneer 'n gewone hof nie die saak kan oplos nie. Wanneer die behoorlike regsprosedures jou nie tot 'n uitspraak kan lei nie. Wanneer die beskuldigde nie skuldig bevind kan word nie en die saak het net te moeilik geword, dan is daar 'n wettige uitweg en dit was nie 'n boom of 'n klip nie. Jy moet na die Levitiese priesters en na die regter gaan wat in daardie dae in diens is. Jy moet hulle raadpleeg en hulle sal jou die uitspraak in die saak bekend maak. Dit sê die skrif ons. Die regters moes met 'n baie duidelike vraag na die hoëpriester gaan. Het dit gebeur? Het dit nie gebeur nie? As die hoëpriester dan hierdie saak het, dan vat hy dit na Elohim toe, na Jahwe toe, deur die Urim en die Tumim. Bloedsake, saakbeskadiging, beserings, geskille, openbare versteurings. Dis hierdie sake, wat dit ook al was, wanneer dit 'n gewone oordeel gekry het, was 'n buitengewone manier van oplossing beskikbaar. En ek dink nie hierdie beginsel het heeltemal verdwyn nie. Ek het gesien hoe Jahwe deur drome bevestigings bring. 3 afsonderlike drome oor dieselfde situasie wat saamstem, en as jy dan dit droom, dan moet jy daai drome ondersoek, dat jy kan antwoorde kry. Ek wil hê jy moet verstaan, ek en jy is priesters van die verbond van via Yeshua. Die hernieuwde verbond, die verbond wat die Torah op ons harte geskryf is. Vader het vir ons 'n nuwe gees gegee, hy het vir ons die Ruach HaKodesh gegee, hy maak dat ons die Torah kan nakom. Ek en jy is priesters van daardie verbond. En wanneer ons 'n ingewikkelde situasie het, kan ons dood eenvoudig net bid. Jahwe, openbaar dit aan die diensknegte in die naam van ons hoëpriester Yeshua. Ek het dit gesien. Jy sien, want jy kry iemand wat in jou midde in beweeg en hy wil homself in die gemeente gevestig kry. Weet in die gemeente, kom ons noem dit maar die geloofsgemeenskap, ek hou nie van die woord gemeente nie. En dan jy sien, persoon soos daai, hy kan mense tot trane beweeg. Maar ek sê vir jou sê, as iemand vir jou sê, ek het 'n onrustigheid oor hierdie persoon, dan is dit nodig dat daar ingedring word om by Vader te hoor. En jy kan waarskynlik in 'n droom ontvang dit wat Vader wil hê, en dit moet aan die leiers vertel word, en hulle moet luister en hulle moet ondersoek instel. Anders sal ook dan drome ontvang, want dis hoe Vader werk. Jy mag nie
daai oordeel minag nie. As jy versuim om behoorlik oordeel te vel, kan ek jou nou sê, gaan jou shalom binnekort daaronder lê. Die vrug van geregtigheid is vrede, en geregtigheid en vrede bly vir ewig. So, die een wat regeer, moet die instrument wees van daai geregtigheid. Sowel die wetgewer as die amptenary. Hy sê ook baie duidelik, en hier kom die dinge waarvan ek en jy moet kennis neem, en as ek niks anders te vir jou vandag vertel nie, moet jy hiervan kennis neem. Jy mag nie afwyk nie. As ek 'n opskrif moet gee, jy mag nie afwyk nie. Jy moet handel volgens die uitspraak wat hulle aan jou bekend maak, uit daardie plek wat Jehovah kies, en jy moet noukeurig doen volgens alles wat hulle jou leer. Volgens die Torah wat hulle jou leer, en volgens die oordeel wat hulle aan jou meedeel, moet jy handel. Jy mag nie links of regs afwyk van die woord wat hulle aan jou bekend maak nie. Het staan in die skrif, weer eens, die klippe wil gaan haal, maak so. Die feit van die saak is, as daar uitsprake is wat gegee is, moet ek en jy optree ooreenkomstig daai uitsprake. En ek kan vir jou sê, ons is in Devarim, dit is die Mishnah Torah wat vir jou vertel, hoe, byvoorbeeld soos ons nou die dag gedoen het met die Shabbat, né? Hoe jy Shabbat moet hou. Die opdrag is, hou die Shabbat. Die prosedure wat jy gaan volg, moet jy altyd terug verwys na hierdie mitzvot toe, sodat jy dit behoorlik kan uitoefen. Dit is so. Verskillende mense gaan verskillende prosedures hê, solank as wat dit terugwys na die oorspronklike opdrag, hou die Shabbat. Weereens, jy sit nie vir 24 uur daar verstar en sê, dit is Shabbat, dit is Shabbat, dit is Shabbat nie. Daar is sekere goed wat jy moet en kan en wil doen op die Shabbat, waarvan een is, jy gaan nie jou eie sake doen nie, dit moet vir jou vreugde wees, en jy gaan definitief nie geld uithaal nie. Goed, gaan kyk weer na daardie lering. Watter lering was dit, kan jy onthou? Kan jy onthou watter een dit was? Ek dink dit was by Ekef wat ons daaroor gepraat het, né? So, weet net, wanneer hierdie ouens 'n uitspraak gemaak het, ek gaan vir jou 'n voorbeeld gee. Hoe word daar bepaal dat die nou nuwe maan is, en dit nou Rosh Kodesh is? Iemand sien dit in die veld, hy weet, hy die verpligting, want dit is, hy's 'n Israeliet, dis op hom gelê. Hy sien dit, sy seun sien dit, hulle vertrek na die tempel toe, hulle wil gaan getuienis gee, hulle het die maan gesien. Hulle word deur 7 stappe ondervra, voordat daar bepaal kan word, en die hoëpriester uiteindelik die finale besluit kan neem. Goed, dit is nou Rosh Kodesh, met ander woorde, byvoorbeeld met Yom Teruah, is dit bitter belangrik. Dis nou Yom Teruah, die maand van Tishri het aangebreek. Daai feesseisoen het aangebreek, so hulle gaan bitter versigtig wees om toe te sien, dis nie net 'n casual, ek sien die maan, okay, blaas jy shofar, dit is nou die eerste van Tishri nie. En dan net wat sê hy hierso, die uitspraak wat hierdie regters, hierdie leviete gemaak het, nee, het die gesag van Jehovah gedra, en wees ons om 'n eenman Sanhedrin te wees, om dit te wil kom verander. Yeshua het nie dit gedoen nie, en hy het ook nie vir my en vir jou geleer om dit te doen nie. Hy het alles wat hy gedoen het, kan ek vir jou waarborg, jy kan dit gaan toets, het hy weer terugverwys na sy Vader toe. Alles, hy het geen eer vir homself gesoek nie, hy het homself ontledig, sodat hy die naam van Jehovah groot kan maak. Vader, ek het u naam aan hulle bekend gemaak, sê hy in Johannes 17. So hy het geëer, nee, nie links of regs afgewyk nie, en as hy dit sou gedoen het, dan kan hy nie die Messias wees nie. Ons moet gaan kyk na waarmee is hy beklee, want dis waarmee ek en jy beklee moet word, en dit beteken, ons gaan luister na diegene wat die regters is. Ons gaan luister na diegene wat van tevore uitspraak gemaak het, want hulle het dit van Jehovah afgekry. Ek praat nie van die ouens wat 200 na Christus gegaan het en allerlei ander goed bygewoon. Jy toets deur die Ruach, jy het soveel tools in jou toolbox wat jy kan gebruik om te verstaan dat, weet jy, maar die uitspraak wat hulle daar gemaak het, nee, is geldig. Ek het vrede in my hart, ek het dit getoets volgens die woord, ek het 2-3 getuies gekry daarvoor, ek weet dat dit wat hulle gesê het is korrek. So, moenie dat, net omdat jy dink, dat iemand sê net die woord fariseer,
dat alles is verkeerd nie. Wil jy vir my sê dat hulle het nie by Jahua gehoor nie? So hoor baie mooi, jy het nodig om elke woord te gaan ondersoek. Dit beteken nie dat net, onthou in die Bybel soos wat jy hom het, is waarskynlik 'n katholieke samestelling. Daar's boeke wat nie in die skrif nie, 'n gewone skrifte opgeneem word nie, waarna jy ook gaan kyk, wat jy ook moet toets op dieselfde manier, soos wat ek nou vir jou sê. So ek sê weer, moenie sommer net enige uitspraak van die regters en van die leviete minag nie. Die uitspraak het die gesag van Jahua en dit dra sy gesag vanaf die plek wat hy gekies het. Dink nou net, hoe sou dit prakties uitgewerk het? Nou, jy het nou die maan gesien, jy moes nou in Jerusalem reis, jy moes jouself gaan aanmeld, jy moes vir die priesters wag, jy weet die hele saak moet georganiseer word, want jy het nou gehoor dat al die bewyse moet op 'n bepaalde manier gedoen word, so dit moet georganiseer word, jy moet wag en dan wag jy vir so lank as wat dit nodig is. Daar's nie 'n willekeurige sperdatum nie, daar's nie 'n horlosie waarteen jy hierdie ding moet loop nie, maar wat sê die skrif jou? En die man wat vermetel handel deur nie te luister na die priester wat daar staan om Jahua jou Elohim te dien nie, of na 'n regter nie, daardie man moet sterf. So moet jy die kwaad uit Israel uitroei. So die regters het groot aansien, omdat hulle die verteenwoordigers van Elohim is. Hy moet wanneer hy afwyk, gaan dit baie gou. Jy weet, hierdie hele ding oor die onregverdige regter en dies meer. Weet jy wat? Wees bitter versigtig. Jy moet nog steeds beoordeel, is hy in plek. Hy sê, jy moet daai kwaad uit Israel uitroei. Dan sal die hele volk dit hoor en hulle sal vrees en hulle sal nie weer vermetel handel nie. So daar was die doodstraf vir iemand wat geweier het om die regter se beslissing uit te voer. Anders, waarom sou hy in elk geval hierdie reis onderneem en gaan kyk, weet, 'n raadpleging daarvoor kry? Daai boodskap is direk regstreeks aan Israel se regerende leierskap gerig. Elohim staan bo julle. As julle, nadat julle na Jerusalem gereis het om hom te raadpleeg, steeds weier om uit te voer wat hy sê, dan maak julle die hele handeling betekenisloos. Geregtigheid bestaan omdat Elohim bestaan. Hierdie hele begrip van geregtigheid is aan Jahua verbind. Elohim word in geregtigheid geopenbaar. Dis nie 'n abstrakte idee nie. Dit druk behoorlik uit wie hy is en wat uit hom voortkom. En daarom is die naam wat uit hom, waarmee hy genoem word, Jahua ons geregtigheid. Dis gegrond in werklikheid, nie net in teorie nie. Hy is geregtigheid soos wat hy die waarheid is. En omdat die geregtigheid in hom bestaan, is dit 'n oortreding teen hom. Hy kan nie verklein of gedeeltelik toegepas word nie. Jy kan nie 'n vinger of 'n been van hom af wegneem nie. Hy is volkome, hy is teenwoordig. Ek gaan vir jou ook voorhou die Torah van die koning. Wanneer jy in die land kom wat Jahua jou Elohim aan jou gee en jy dit in besit neem en daarin woon en jy sê ek wil 'n koning oor my aanstel soos al die nasies rondom my, dan moet jy sekerlik 'n koning aanstel wat Jahua jou Elohim kies. Kan jy sien, daar is alweer die beperking, is alweer die geregtigheid wat die maatstaf is. Uit jou broers moet jy 'n koning aanstel. Jy mag nie 'n vreemdeling wat nie jou broer is oor jou aanstel nie. Baie belangrik, baie belangrik. Dan volg die beperkings op die konings. Hy mag nie vir hom baie perde aanskaf nie. Hy mag nie die volk na Mitzrayim laat terugkeer om baie perde te verkry nie. Aangesien Jahua vir julle gesê het, julle mag nooit weer op daai pad teruggaan nie. Jy mag nie, as jy gered is, mag jy nie weer teruggaan na die braaksel waar jy vandaan kom nie. Jy mag nie weer op daai pad teruggaan nie. Ook mag die koning nie van baie vroue aanskaf nie, sodat sy hart nie afwyk nie. Skrif sê baie duidelik, sodat sy hart nie kan afwyk nie. En Salomo, wat aangehaal word, selfs deur Yeshua as die wyse Salomo, nee. Hy het hierdie en hy sê, wel, ek verstaan dit nou.
En omdat ek dit nou verstaan, kan ek maar vir my baie vroue aanskaf. En nou weet ons hoeveel het hy gehad. En raai wat het gebeur? Sy hart het afgewyk. Hoekom? Omdat hy nie hierdie in ag geneem het nie. Ook mag hy nie vir hom baie silwer en goud versamel nie. Wanneer hy op die troon van sy koninkryk sit, moet hy vir hom 'n afskrif van hierdie Torah op 'n boekrol skryf. Die koning moet dit doen. Nee, hy moet dit doen voor die Levitiese priesters. En dit moet by hom wees, waar hy ook al heen gaan. En hy moet al die dae van sy lewe daarin lees, sodat hy kan leer om Jahwe sy Elohim te vrees, deur al die woorde van hierdie Torah en hierdie insetting noukeurig te onderhou, sodat sy hart hom nie bo sy broers verhef nie, en hy nie regs of links van die gebod afwyk nie, sodat hy en sy seuns lank in sy koninkryk kan bly. Sien jy al die beperkings wat op die koning geplaas word? 'n Hoë ampt versoek altyd die menslike begeerte. Die wat mag het, wil dikwels meer hê. En hier sê Elohim reguit. Hy sê reguit vir die koning: jy gaan nie doen wat jy wil nie. Jy staan onder hierdie Torah. Jy sal nie dit, dat of die ander doen nie. Sy hart mag hom nie bo sy broers verhef nie. En ons weet, hoeveel keer het dit gebeur, en dit nogal uit die bloedlyn van Dawid uit, né? Sy hart mag hom nie bo sy broers verhef nie. En onthou, ons praat ook binne die konteks van oordeel. Die koning mag nie hom verbeel dat hy bo die Torah staan, of dat hy mag links of regs afwyk nie. Daar's nie 'n uitsondering wat vir hom geld nie, om die waarheid te sê, hy moet leer om te dien. Dis dieselfde beginsel wat ons hier aan die begin gesien het. Hy mag ook nie partydigheid toon nie. Niemand staan bo die Torah nie. Wel, soos ek in die begin gesê het, is hierdie gedeelte regtig 'n onmiskenbare boodskap aan Israel se regerende leierskap. Regters, beamptes, die koning self, die profete, die priesters, die leviete, nie een van hulle mag doen soos wat hy wil nie. Niemand van hulle mag sê, ek staan bo die Torah nie. Nooit nie. Dit moet met volkome duidelikheid vasstaan. Hier is die Torah, dit geld vir almal. Dit geld in die Torah-beweging, dit geld in kerkomgewing. Jy staan nie bo die Torah nie. Nooit nie. Dit baie duidelik vir ons wees. Dit geld vir ons almal. Niemand kan die geestelike gesag as 'n kort pad rondom die proses gebruik nie. Ek is 'n siener, ek het die volgende gesien, Ruach het vir my die gesê, Ruach het vir my daai gesê. Weet jy wat? Ek moet soveel keer moet ek daarna luister en ek moet dit beoordeel aan die skrif. Weereens die skrif sê, daar moet 'n bewyse en 2 of 3 getuies wees, waarna die saak sy eie ondersoekende verloop gaan volg. Nou, Paulus skryf aan Timoteus, hy sê, moenie 'n beskuldiging teen 'n ouderling aanvaar, behalwe op die grond van 2 of 3 getuies nie. Praktiese opdrag wat hy daar gee, né? Dis nie abstrakte beginsel nie. Maar ons maak beskuldigings links regs, net so wat ons wil deesdae, en daar's nie gevolge nie, want as jy aangespreek word daaroor, dan loop jy weg en jy wil nie toelaat dat die Torah op jou van toepassing wees nie. Jy soek goedkoop oplossings vir sonde. En sonde is die oortreding van die woord van Jahwe. Goed. So ek sê weer, dis praktiese opdragte hierdie, is nie abstrakte beginsels nie. Wanneer 'n beskuldiging teen 'n ouderling ingebring word, dan moet daar getuies wees. En hierdie getuienis moet geverifieer word. En alles wat in oordeel voorgelê word, dit moet getoets word. Die vereistes is tog duidelik. Dan sluit hierdie parasha, die Torah leesgedeelte af, 'n profeet soos ek, sluit af met dit. Jahwe jou Elohim sal vir jou 'n profeet soos ek uit jou midde, uit jou broers laat opstaan. Na hom moet julle luister. Hierdie geslagslyn gaan voort. In die tyd, in daai tyd kon die hoëpriester 'n profetiese funksie verrig. 'n Profeet is 'n draer van die woord van Elohim. Net soos wat ek vir jou gesê, die regters is 'n draer van die woord van Elohim, so is die profeet 'n draer van die woord van Elohim. En hy moes die volk laat handel volgens wat hy verklaar het.
So Elohim kondig nou hier aan. Is dit Moshe wat dit doen? Is dit Aaron wat dit doen? Nee, ek sê vir jou, dis Elohim wat aankondig dat daar in die toekoms 'n profeet sal wees wat spreek en na hom moet julle luister en jy weet wat het gebeur. 2 plekke by die doop van Yeshua, né? Dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Sommige sê, hy het daar gesê, luister na hom. Maar wel, toe die 3, Petrus, Johannes en Jakobus, by die berg van verheerliking, die stem hoor, is dit, dis my geliefde seun, luister na hom. Baie duidelike verklaring wat daar gekom het. Baie duidelike verklaring, luister na Yeshua. Hy sê daar, dis Jahoua wat sê, ek sal vir hulle 'n profeet soos jy, Moshe, uit hulle broers laat opstaan, en ek sal my woorde, my Torah, in sy mond lê. Hy sal alles aan hulle spreek wat ek hom beveel, en elkeen wat nie luister na my woorde wat hy in my naam spreek nie, van hom sal ek rekenskap eis. Die gevolg wat aan die verwerping van die hoofpriester se beslissing gekoppel is, word hier weerspieël in die waarskuwing teen die verwerping van die woord van die profeet. Hoor jy wat ek sê? So hardop gou na die profete toe. Jy ietsie vir my gehoor daar by die Vader. Dan wil jy nie doen wat die profeet vir jou sê nie. Vra my mense, ek kom al 25 jaar mee saam, ek weet. Jy wil nie weet hoeveel keer het ek dit gehoor nie, jy wil nie weet hoeveel keer het ek dit gesien nie. Ek is versigtig om 'n woord via 'n profeet te kry, want as ek weet hy het van Elohim gepraat, het ek nodig om nie links of regs van daai woord af te wyk nie, maar om te doen wat hy vir my sê. Wat die profeet vir my sê. Maar aan die ander kant sê die skrif baie duidelik, maar die profeet wat vermetel in my naam 'n woord spreek wat ek hom nie beveel het om te spreek nie, of wat die naam van ander gode spreek, nou, daai profeet, hy moet sterf. En as jy in jou hart sê, hoe sal ons die woord herken wat Jahua nie gespreek het nie? Wanneer 'n profeet in die naam van Jahua spreek en die saak gebeur nie en word nie waar nie, is dit nie 'n woord wat Jahua gespreek het nie. Daai profeet het vermetel gespreek. Jy hoef nie van bang te wees nie. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik net dink aan 'n profeet soos ek. Wat beteken dit? Jesaja het gespreek, Jeremia het gespreek en die volk het nie geluister nie. En tog is niemand daarvoor tereggestel nie. Maar hulle het wel die straf ontvang, want hulle is in ballingskap ingevat. Die leers het gekom. Daar was geen geregtelike doodsvonnis bloot omdat iemand nie na Jesaja of Jeremia geluister het nie. Ons ken nie 'n enkele geval waar die Torah, waar iemand gedood is omdat hy nie na hulle geluister het nie. Maar die onderskeidende kenmerk van 'n profeet soos ek is nie bloot dat hy Elohim se woord spreek nie. Hou net 'n gedagte, op daai tydstip in die geskiedenis was Moshe se woord die finale gesag. En dit het ook as die finale gesag gedien, voordat dele van daai funksie na die hoëpriester toe nou oorgegaan het, net Moshe het Elohim in die plek van die hoëpriester geraadpleeg. En die verwerping van sy woord het daai gewig gedra. So daarom is die klem op soos ek. Moshe staan op 'n oorgangspunt. Hy sê in wese, ek gaan nou plek maak vir die hoëpriester, wat op die plek sal staan wat Jahua gekies het wanneer julle daai land binne gaan. Dis 'n tussentydse reëling hierdie dat ek nou hierdie rol vir julle vertolk. Maar in die toekoms sal hy 'n profeet soos ek laat opstaan. En elkeen wat nie na daardie profeet gaan luister nie, hy gaan dieselfde gevolg dra. Kan jy sien waarom is die profeet so 'n besondere figuur? 'n Profeet is nie noodwendig 'n leviet nie. Elia was nie 'n leviet nie. En die profetiese ampt was nie inherent priesterlik nie. Wat vir Debora? Profeet. Tog het hierdie profeet binne die volk se orde op daai stadium 'n hoë geregtelike gesag beklee. Bemidbaar beskryf vir ons hoe elke moeilike saak te Moshe gebring het. En hy het as ware as die hoogste hof van appel gedien op daai stadium. Onthou, nie enigiemand kon sommer net die allerheiligste binne gaan nie. Selfs diegene wat die gewyde voorwerpe gedra het, verskuif en hulle moes begelei word om te keer
dat hulle daai priesterlike funksie oortree. Ek gaan nie nou in die detail daarvan ingaan nie, maar gaan kyk mooi, wie mag die weet as hulle begin beweeg het, wie mag die verbondsark hanteer het en hoe is dit hanteer en dis meer. Julle onthou het in detail daarin gegaan. So Moshe het nie net hierdie priesterlike ampt beklee nie. Maar binne die volk se regeringsstruktuur was hy die hoogste geregtelike gesag en hy het dit uitgeoefen. Maar hy is nou besig om afskeid te neem van die volk. Hy sê vir hulle, hierdie verantwoordelikheid sal op julle rus en julle sal na die hoëpriester gaan wanneer ek nie meer hier is nie. Maar in die toekoms sal Jahoua 'n ander een laat opstaan, die finale en volkome openbaring van sy geregtigheid sal vir julle duidelik word. Elkeen wat nie na daardie finale openbaring van sy geregtigheid luister nie, daarvoor sal hy rekenskap gee. Nou, ek wil vir jou sê, welkom so by die tweede deel van Shoftim. Hierdie is 'n gedeelte wat ek doeteenvoudig, ek voel ons moet dit bespreek. Ek dink dit behoort vir jou sekere antwoorde te gee. Dit het baie beslis my antwoorde gegee toe ek hierdie begin ontleed het. Want dit is een van die dinge wat my baie gepla het. Ons ken die verhaal daar in Handelinge 15, die hele kwessie ontstaan oor die besnydenis, en daar sommige van die Jehudim, en dis Jehudim wat in Yeshua geglo het, maar wat gesê het, as die wat uit die nasies uitkom, as hulle wil deel wees, as hulle wil ingeënt wees, moet hulle geknip word. Met ander woorde, hulle moet besny word. En dit het 'n hele groot debat en 'n debakel daar veroorsaak. En ek kan vir jou sê, in die 27, 28 jaar wat ek hierdie bestudeer het, ek al soveel opinies oor Handelinge 15 gehoor. Een van die dinge wat my altyd gepla het is, maar wat het vir Jakob en Petrus en die mense wat sogenaamd bekend staan as die raad van Jerusalem of die Jerusalem Council, wie het vir hulle die reg gegee om hierdie uitsprake te kan maak wat hulle gemaak het, want dit het die standaard geword. Okay, ons is nou hierdie heidene, ons hoef nie te doen wat die Jode doen nie, ons moet net nie hierdie 4 goedjies doen nie, en ons is chap, en dan doen ons net wat ons, enigiets anders wat ons wil doen, ons is okay. En dan vergeet hulle, wat is die res van wat gesê word. So, ons gaan dan nou kyk na hierdie raad van Handelinge 15, ons gaan kyk, dit gaan nie vir my oor 'n teologiese gestryery nie. Dit gaan vir my eerder daaroor dat ek en jy daarna moet kyk, in samehang met Parasha Shoftim, wat ons nou sopas gedoen het, uit die Torah gedeelte uit. Hierdie gaan oor 'n formele regsbeslissing, van wat toegepas is, wat die voorbeeld is vir my en vir jou, wat gelowiges is, Torah, navolgende gelowiges en disippels van Yeshua is. Dis vir ons hierdie. So ons het nodig om te kyk, hoe moet jy regsaake hanteer? Wat jy hier gaan sien, is wat hulle noem 'n halachiese. Onthou jy, halacha is hoe het hulle die proses uitgevoer om hierdie mitzvot na te kom. So jy het hier wat hulle gaan noem 'n halachiese responsum of 'n antwoord, en daar's 2 vrae. Né? En hierdie, hy gee hom verkeerd, ekskuus, ek sal nou weer vir jou daai voorbeeld net gee van die Sanhedrin. Goed, die vraag gaan wees, is wie het die gesag om te besluit? En hoe word iemand wat 'n buitestander is, hoe word 'n nie-Jood deel van die volk? Hoe gebeur dit? So, om te sien hoe hierdie beslissing werk, dan moet jy deur die teks gaan lees, en jy moet dit gaan doen deur die presiese regsraamwerke van die eerste eeu. En om daardie antieke regsbegrippe te snap, help dit om eers te gaan kyk wat is die grondslae, jy weet, van daai gemeenskap integrasie en die Bybelse reg, jy moet daai verstaan. So, daar's 6 afsonderlike dele uit hierdie Handelinge 15 waarna ek en jy moet kyk. Die eerste deel daarvan is die beginsel van die Beit Din Katan. Beit Din is die Hooggereg, of is die geregshof. So dit gaan die heel eerste ding is. Die tweede ene waarna jy gaan kyk is, wie is hierdie vreemdeling? Wie is regtens hierdie vreemdeling? Dan moet jy gaan kyk na wat hulle noem die Nefila paradoks, en dit het alles te doen met die vleis wat jy kan en nie kan eet nie. En dan moet ons ook gaan kyk na die opvolgingsmodel van Sinaï,
Jy gaan ook gaan kyk na die opdrag wat einste Jakob daar gee oor die Sabbat onderwysmandaat en dan laastens gaan jy moet kyk na hoe kry die vreemdelinge 'n paspoort na die hou en die neem van die Pesach. Want net dood eenvoudig omdat Yeshua alreeds opgevaar het en hulle het nog steeds, terwyl die tempel gestaan het hulle die Pesach gehou soos wat die Torah dit voorskryf. Hoor mooi wat ek jou sê. Hulle het dit gedoen. So wie mag van hierdie Pesach lam dan nou eet? Kom ons begin by die begin. Jou eerste afdeling gaan dan oor die Beit Din Katan. Jy kan hom seker spel K-A-T-A-N of jy kan hom spel Q-A-T-A-N. Jy weet jou die talit katan is mos nou die klein talit wat jy onder aantrek wat die tzitz het. Nou ek neem aan, so hierdie gaan praat van dit is nie heeltemal die Sanhedrin wat hier wie se werk nou oorgevat word nie. So waar kom hierdie ouens aan hierdie reg? Kom ons kyk. As ons gaan kyk na hierdie hele dekreet van Handelinge 15, dan moet ons presies weet wat sy jurisdiksionele gesag die apostels in Jerusalem gehad het. Onthou, ons is in die 1ste eeu. Ons moet kyk na Joodse of Hebreëse regspleging en hulle het net twee primêre vlakke van gesag erken. Die eerste ene was die Sanhedrin. Kom ek wys gou vir jou hoe lyk dit en dan gaan ek net terugkom. Daar is die Sanhedrin. 71 regters wat jy daar het. Hulle het in die tempel gesit, hulle het uitsprake gelewer oor die universele wette wat vir alle Jode gegeld het. Vir alle Israeliete gegeld het, né? Miskien dan gaan ek dan weer net gou hierdie vir ons reg kry. So dit het vir al die Jode gegeld en dit was bindend vir hulle gewees. Weereens, hierdie Beit Din Katan het 23 regters gehad en hulle het al die gemeenskap standaarde beheer. Dis in hierdie hoedanigheid wat die apostels hierdie beslissings geneem het. Hierdie apostels het streng in die Beit Din Katan gewerk. Hulle het nie die Sanhedrin oorgeneem en sê ons is nou die nuwe Sanhedrin nie. Nee? So hulle was nie 'n Hooggeregshof wat universele wet sou herskryf en die tempelprotokol wou verander nie. Hulle was dood eenvoudig 'n plaaslike Beit Din, 'n plaaslike Beit Din Katan wat die interne integratiestandaarde van hierdie nuwe spesifieke opkomende gemeenskap moes hanteer. Want die wat van buite afgekom het, van die nasies, van die heidene, wat ook al, hulle moes geïntegreer word volgens hierdie uitspraak van Jakob. Hy sê, want van uits af is Moses in die sinagoges geleer, so hy gaan nou vir hulle sê, hou op om hierdie 4 goed te doen, gaan sinagoge toe, leer hierdie goed, en dan kan ons nou kyk na goed soos besnydenis. Maar om te wil kom met 'n besluit van, jy word geknip en nou is jy reg en nou is jy gered, nee, jammer, dit is nie van toepassing onder die Torah navolgende volgers van Yeshua nie. Goed, ons vat dit so 'n bietjie verder. So, hulle moet nou hier 'n beslissing neem oor hoe word hierdie mense geïntegreer en want dit is nou 'n nuwe gemeenskap wat nou besig is om te ontpop hier. Petrus het seker werk gaan doen. Shaul het seker werk gedoen. En as jy mooi wil gaan kyk, dan het al die ander al 10 die ander of 11 die oorblywende apostels, het hulle die wêreld ingegaan, waarheen het Matteus gegaan, wat het Filippus gedoen, wie ook al. So hier is definitief uit die nasies uit, mense wat geïntegreer moet word in hierdie geloofsgemeenskap, en die vraag is nou, wat is daardie standaarde? So dis 'n baie spesifieke opkomende gemeenskap waarvan ons nou gaan praat, en hierdie gemeenskap moet bestuur word. En dan sien ons, maar hier kom ons by 'n sentrale regskrisis wat die teks vir jou gee. Is hierdie naturalisasie, hierdie burgers word, is dit onmiddellik of is dit uiteindelik? Hoor nou mooi wat ek nou vir jou sê, want in Efesiërs 2 gaan vir jou sê, jy weet, ons was ver gewees, maar nou is ons deel van die Commonwealth van Israel, en hoe gebeur hierdie ding? Gebeur dit onmiddellik?
of gebeur dit uiteindelik? Nou sit jy met die regsformaliste. Mooi woord daai, ek sal dit met vir jou verduidelik. Dis die fariseërs wat gelowig geword het. Dis die ouens wat nou vir jou sê, dis die Jehudiem wat glo dat Yeshua is die Messias. Né? Hulle het gesê, nee, hierdie ouens moet 'n paspoort kry en hulle moet 'n onmiddellike paspoort kry deur die besnydenis. Want daar's twee dinge, as jy gedoop word en is besny, dan is jy deel van Israel. Is dit nie vandag nog wat die ortodokse ouens doen nie? Hulle eis dit en daarmee kan hulle vir jou sê, as jy wil besny word, moet jy Yeshua afsweer. Nee, sorry, jou doop in Yeshua, sorry, jy moet dit afsweer. En dis die vereistes waarom jy na vore kom. Presies dit waaroor hierdie ouens dan hier moet beslis, wat begin by die besnydenis. So hierdie regsformaliste, die Jehudiem wat in Yeshua glo, wat aandring op die besnydenis, hulle het eintlik daarop aangedring dat jy binne een dag geassimileer word in Israel in. Right? En dit sou 'n probleem veroorsaak vir hierdie inkomende nie-Jode, want hulle sou onmiddellik die volle 613 mits wat op hulle moet neem. Jy kan vir jouself indink wat se krisis veroorsaak dit. Ek meen, die Jode het nie 'n probleem nie, hulle doen die 613 waar dit van toepassing is op hulle. Ek meen, die hoofpriester doen die hoofpriester werk en nie almal kan daai mitzvot doen nie. Maar hierdie nie Jode wat nou inkom, dit begin 'n krisis vir hulle veroorsaak. So, wat doen hierdie apostels? Wat doen Jakob? Wat doen Petrus hulle? Hulle het ten gunste van 'n gefaseerde integrasie beslis. Hulle het besef dat as jy ten volle vir hierdie ouens die naturalisasie gee, dat hulle volle burgerskap onmiddellik kry, né, dan gaan dit nodig wees dat hulle 'n klomp goed geleer moet word. So, en dit moet oor 'n tydperk plaasvind. En in daai tydperk gaan hulle moet studeer en hulle gaan nodig hê om in hierdie belyning, in hierdie ethnical alignment moet hulle inkom. Hoorie wat ek vir probeer sê daar. So, dit is 'n kwessie van, en jy sal onthou toe ons gepraat het oor die inenting en dat dit vat 'n jaar om behoorlik ingeënt te word. Wel, dis presies eintlik wat hulle hier vir jou sê. Is weet jy wat, want van ouds af word Moses in die sinagoge gelees. So, hou op om hierdie 4 goeters te doen, gaan sinagoge toe, gaan deur die Torah siklus en daarna sal jy sien, jy sal weet wanneer jy reg is om ten volle te integreer. Dis nie net 'n kwessie van jy sê Sondagsgebed en jy stap en okay en well and away. Nee. Jy word nou hier opgeneem in hierdie geloofsgemeenskap. Ons leer jou waaroor die Torah gaan, sodat jy behoorlik voor jou Elohim kan verskyn. Dit is waarom daar 'n byt ding was, wat geldiglik beman was deur Jakob en wie ook al die ander disippels was wat daarbey betrokke was. Jy moet vir jouself hier vra, maar wie was hierdie regsvreemdeling, die persoon wat van die nasies afkom? Want as jy wil weet hoe werk hierdie ingefaseerde integrasie, dan moet jy gaan kyk na al hierdie kategorieë. En ek wil dit nie te moeilik vir ons maak nie, nee, maar jy moet kyk wat is die wette wat in Judea gegeld het. Daardie regstelsel vir die Sanhedrin en vir Jakob hulle het onderskeid tussen verskillende individue. As jy gaan kyk na mense soos Cornelius, wat was hy? Was hy 'n Ger Tzadik, wat 'n regverdige beteken? Is hy iemand wat volle burgerskap gehad het? Wel, dit is die Ger Tzadik, is die vreemdeling wat 'n besnydenis ondergaan het, hy het 'n onderdompeling in die mikwe ondergaan, en sy regstatus is letterlik effektief soos iemand wat as 'n burger van die land gebore is. Ek onthou ons het hierdie uit Israel uit ook so aangeraak toe ons in 2025 daar was. Goed, jou tweede kategorie wat jy kry is wat hulle noem die Ger Toshav. Dis die inwonende vreemdeling.
Hy is die ou wat formeel afstand gedoen het van afgoderry, soos wat Levitikus of Vayikra 17 tot 20 vereis, né? Hulle het formeel afstand gedoen van enige vorm van afgoderry en hulle het hulle verblyf in Israel gehad in goeie aansien. So hierdie nuwe nie-Joodse gelowiges het aan die begin hierdie twee was ingepas in hierdie twee kategorieë. Die wat nie ingepas het daarbey nie, was in 'n grys area. En dis waaroor Shaul en die Jehudim voor hierdie Beit Din Katan hulle bring hierdie saak daar. Ek weet nie hoe sou hulle gemaak het om dit verder te vat na die Sanhedrin toe nie, maar hier by hulle moes daar beslissing wees. So hierdie mense wat nou inkom is nog nie 'n ger tzadik nie. Hy is ook nie 'n ger toshav nie. Hulle is in die begin van glo in die Elohim van Israel en Yeshua die Messias. Hulle, hierdie nie-Joodse gelowiges, hulle was op pad om in geregtigheid te begin om in geregtigheid te leef, soos wat ons vandag oor gepraat het. Hulle was op pad daarna om 'n tzedek, om 'n regverdige te word. Goed, nou baie mense sê, ja, maar Yeshua is my geregtigheid. Dit is so. Jy moet nog steeds die geregtigheid leer wat hy geleer het, soos wat hy dit geleer het by sy pa Josef, soos wat ek vir jou voorgehou het. Dis nie iets wat sommer net oor jou kom nie. Jy moet nog steeds die boek gaan lees en nog steeds die vereistes nakom. Yeshua moet in jou gevorm word, want hy is regverdig. So jy moet daai regverdigheid gaan bestudeer. Jy kan nie lui wees en nie die Torah wil leer nie. Dit gaan nie net oor jou kom nie. En dis waar die probleem inkom, is dis nie wat ons geleer het, waar ons vandaan gekom het nie. Ons het doodeenvoudige, ek wil amper sê, 'n goedkoop genade beginsel geleer, terwyl as ons harte het vir diegene wat nog in daai genadestelsel hulle bevind, dan het ons nodig om te weet, hoorie, maar ons probeer om die regverdigheid op onsself te kry. Ons neem dit op in geloof in Yeshua, met die nodige emunah en bitagon, geloof en geloofsvertroue, maar jy moet nog steeds die Torah leer, jy moet nog steeds daai beginsels deel maak van jou, en dit is hoekom ons probeer om sulke praktiese goed te doen, soos om 'n Sukkot te hou. Weet, waar ons saam, ons kan nie elke keer Israel toe gaan nie, want ons moet 3 keer 'n jaar voor jou ons Elohim verskyn. Dit het 'n koste implikasie en sekerlik kan Jehovah dit bewerkstellig as hy wou. Maar ons het nodig om hierdie geregtigheid wat Jehovah van ons vereis, het ons nodig om te internaliseer, te leer, soos wat Jakob hulle dan nou beslis het. Want Moshe word van ouds af in die sinagoges geleer. So, hou op om hierdie 4 goed te doen, gaan sinagoge toe, leer dit sodat jy 'n ger tzedek kan word en jy sal self tot die oortuiging kom rondom besnydenis al dan nie. Goed, so weer eens, so hulle moes eers, hierdie ouens wat nou hierdie inkommers is, wat nie 'n ger tzedek is nie en wat nie 'n ger toshav is nie, hy moet binne 'n veilige struktuur kan leer wat dit beteken om een van daardie twee te wees. Goed. So eintlik wat hier so gebeur, is dat Jakob hulle het, wat die verteenwoordigers is, wat nou genoem word, hierdie Jerusalem Raad, hulle reik iets uit, soos dat, jy het 'n verblyfpermit, hier is hy, gaan nou sinagoge toe, gaan leer waaroor dit gaan. Goed, so jy kan amper dit vergelyk met die groen kaart wat jy nodig het vir Amerika, nee. Hierdie groen kaart het hulle toegelaat om veilig in die gemeenskap te kom, en jy moet ook verstaan waarom, want hulle gaan nou te doen kry met Jode, wat deur streng vereistes gaan, hoe om afgesonder te lewe. So jy as die inkomer, jy gaan nou 'n leerder word, jy word nou 'n disipel, jy gaan leer wat dit is om die Torah na te kom, en waar is die beste plek om te leer, is om dit binne 'n geloofsgemeenskap te gaan leer. So kan jy sien dat hiersoos dis letterlik soos 'n nasionale burgerskap waar binne hulle moet intree en hulle moet hulle aan die vereistes kom voldoen.
Want ek kan vir jou dit sê, dit is nie 'n kwessie van jy kom claim jou identiteit met Yeshua, maar jy leef nie soos Yeshua nie. Goed. So hierdie uitspraak wat hulle dan kry, is dit maak seker dat hulle uiteindelike burgerskap, dat hulle behoorlik ingelig is en dat die begrippe behoorlik gewortel is. Dis presies die soort gestruktureerde integrasie wat daai geloofsgemeenskap, daai regsgemeenskap sou vereis. Nou, kom ek vat dit net so 'n bietjie verder, dat jy net kan verstaan waarom ek sê dit is so, dis nie sommer net vir, ons doen net hierdie ou 4 goedjies nie. Wat is hierdie Nephila paradoks waarvan ek praat? Né? Dis om te wys dat hierdie raad, Jakob hulle, het 'n tydelike verblyfstatus uitgereik. Hulle het nie 'n nuwe teologie begin nie, want hulle het gegaan en na 'n baie spesifieke dieetvoorskrif gekyk, en dit is jy mag nie bloed eet nie en jy mag nie dit wat verwrig is eet nie. So die sleutel lê daar in daai Hebreëse woord Nephila. Nephila is die vleis van 'n dier wat op enige ander manier gevrek het as deur die behoorlike Shechita proses. Met ander woorde, soos wat hulle dit sou offer by die tempel, hy moes op 'n bepaalde manier, moes die bloed afgetap word vir die rituele slagting. Met ander woorde, die tempelstandaard. So as hy gevrek het op 'n manier wat nie aan die tempelstandaard voldoen nie, dan moes hulle ophou om daai so vleis te eet. Weer eens, die Griekse woord daar is pniktos, wat as gewig vertaal word, né? En in die eerste eeu is dit die algemene manier gewees om na daai Nephila te verwys. So dit is 'n manier wat die dier gevrek het, wat lynreg staan teenoor dit wat die tempelstandaarde geverg het. So kom ons kyk bietjie wat sê daai Torah statuut oor hierdie vleis. Hy sê daar in Devarim 14 vers 21, julle mag niks eet wat Nephila is nie. Jy mag dit gee aan die ger wat in jou poorte is. So 'n Jood mag nie dit eet nie, maar jy wat 'n ger is, die ger tzaddik of ger toshav, jy kan dit maar eet. So die basiese Torah wet laat dan dit uitdruklik toe dat die ger toshav, die inwonende vreemdeling, hy kan daai verwigte vleis kan jy eet, maar hulle wat die Jode is, mag dit nie eet nie. Né? Dis die standaard, dis mos nou wat nou vir gesê word. So met ander woorde, op Vader Jahwe se eie opdrag was die nie-Jood heeltemal binne sy regte om van hierdie vleis te eet. Ek weet, mense gaan sê, daar's net een Torah, maar dis wat die Torah vir jou sê. Ek het vir gesê wat sê Devarim 14, sê dit nou duidelik. En dis hier waar hierdie regsparadoks nou lê. As die apostel Jakob die nie-Jode bloot herinner het aan die basiese Noahide laws, soos hulle dit noem, dan sou hy self die bepalinge van Devarim oortree het, en dan het hy self die Torah oortree. So hy kon nie net dood eenvoudig dit net toelaat nie. Wat doen hy? Hy verbied dan iets wat in die Torah uitdruklik toegelaat is. Maar onthou net, hy tree op hier as die hoof van die Beit Din Katan, en dit gee vir hom die mag van wat hulle noem Tekana, om 'n formele plaaslike regsverordening uit te reik. So deur die Nephila te verbied, dan stel die raad dis 'n gedeelde standaard vir die hele gemeenskap. En dit was krities. Dit het beteken dat Jode en nie-Jode kon nou by dieselfde tafel eet en hulle kon table fellowship, tafelgemeenskap geniet, sonder dat die Jode dat die Jode daai verhoogde standaard van heiligheid oortree. So wat hulle hier gemaak het, is om toe te sien dat die wat nou inkom, kon tafel fellowship hê met die Jode wat gelowig is in Yeshua is. Goed, ek hoop dit is duidelik genoeg daar. Die 4de afdeling wat ek vir jou gesê het, want omdat nou daar 6, was die Sinai opeenvolgingsmodel. So nou dat ons weet dat tafelgemeenskap moontlik gemaak is deur hierdie uitspraak, dan moet jy gaan kyk na hierdie strukturele pad wat die raad gevolg het. Hulle het 'n logika hier gevolg wat alreeds stewig vasgestaan het in die Sinai opvolging, né?
wat opgesom is in die frase, en hier moet jy vir my baie mooi hoor, Na'aseh v'nishma, ons sal doen en dan sal ons hoor en dan sal ons verstaan. Dis presies wat hulle by die berg Sinaï gedoen het. Ek het hierdie beginsel vir julle al voorgehou, né? Ons sal doen en nadat ons gedoen het, sal ons hoor en verstaan. Okay. So met ander woorde, jy kry die opdrag, hou op om hier 4 goed te doen, jy hou onmiddellik op. Jy weet nog nie hoekom nie, jy verstaan nog nie. Maar dis wat die skrif vir jou sê. Omdat ons dit gedoen het, gaan ons nou die uitleg kry, ons gaan dit hoor en ons gaan dit verstaan. So dis 'n presedent wat vasgestaan het, dis 'n regsreël wat van Sinaï afkom. So, met ander woorde, ons wil onsself uit die nakoming van Torah beginsels intellektualiseer. Dis wat ons wil doen. Hier werk dit nie so nie. Jy moet verstaan, om die Torah na te kom, beteken jy is eers gehoorsaam, want dit is 'n verbond van gehoorsaamheid, en Vader sal vir jou die begrip gee oor hoekom jy dit doen. Tot vandag toe sukkel baie mense nog om te verstaan, wat is die hele idee van die red heifer en dies meer. Maar die feit van die saak is, wees gehoorsaam, doen dit, want hy sal dit vir jou openbaar. Dit is wat die Torah van ons vereis. Met ander woorde, ek weet nie hoekom ek dit doen nie, maar ek verkies die boom van die lewe. Ek kies die Torah van Yahweh Elohim. Ek kies om dit te doen. Ek gaan nie probeer om alles uit te redeneer en te probeer verstaan nie. Maar ek weet, dat dit wat hy wil hê ek moet verstaan, dit gaan kom. So, jy sien, hier's 'n fisiese handeling van verbondsgehoorsaamheid, né? En jy kry dit eers voordat jy die omvattende intellektuele begrip gaan kry en dit dan gaan verstaan. Mag miskien moeilik wees om, weet 'n harde pil wees om nou te sluk, maar dit is presies wat hier gebeur. So, nou kom die apostels en hulle vat dit wat by Sinaï gebeur het en hulle pas hierdie ding toe en hulle sê dit eenvoudig ook vir jou daai selfde woorde van Na'aseh v'nishma, ons sal doen en dan sal ons hoor en verstaan. Dit word toegepas nou ook op hierdie inkommers. Kan jy sien? So, Jakob en Petrus en Paulus, almal van hulle pas doeteenvoudig die Torah toe soos wat hy daar staan, nog voordat hulle die teologie ten volle bemeester het. So kan jy sien, daar's ons 'n streng kronologiese orde van handelinge wat hulle in plek sit. So hy sê dan nou, ons het gesê, nommer 1, laat vaar alle vorme van afgoderry. Aanvaar die dieet minimums wat van jou vereis word, veral om die nevela te vermy. Kom sit saam met die Jode aan tafel vir tafel gemeenskap. Begin 'n ernstige leerproses wat uiteindelik in jou volledige naturalisasie gaan eindig. En so kan jy sien, is hierdie nuwe gelowiges stelselmatig ingesluit sonder om gemeenskap met rituele reinheid prys te gee. Die 5de afdeling wat hierdie Handelinge 15 vir jou gaan gee is die Sabbatsonderwysmandaat. So kom ons kyk nou wat word verwag van iemand sodra hy nou hierdie tydelike verblyf gekry het, né? Hy moet aanhou leer. Dit word van hom verwag om aan te hou leer. Weerens, die bewys hiervoor is reguit uit Maleagi of Handelinge hoofstuk 15 vers 21, want Moses word van ouds af elke Sabbat in die sinagoge gelees. Nie op die Sondag nie, op Sabbat. Hierdie versie is basies die opleidingsklausule van hierdie verblyfsooreenkoms wat hulle het. Dit maak die verwagting amptelik. Hierdie nuwe inwoners, hulle kry nou eers 'n voorlopige status en dan word hulle elke week stelselmatig in Torah studie ingedompel. Baie van hierdie mense neem sommer aan dat die 4 reëls wat die raad uitgereik het, die hele wet was wat die nie-Jode, wat van die nie-Jode gevra is. Dis nie waar nie. Hierdie 4 reëls was nie die voorvereiste. Dis die basiese toelatingsvereiste wat dit veilig gemaak het om iemand in die sinagoge klaskamer of in die yeshiva in te bring, om saam met hom te kan sit en met hom te kan eet, sodat hy deur voorbeeld kan leer. Sonder al hierdie, weet, om 'n sosiale of 'n rituele skering dan nou te veroorsaak. Jy verwag tog nie van 'n student om op sy heel eerste dag, weet, 'n omvattende regseksamen te slaag nie. Die prosedure of die prioriteit is tog sekerlik, hoor jy,
Hier is die goeie nuus van die evangelie. Kan ek jou net in die klaskamer inkry? Kom ek leer jou dan, dat jy weet waarvoor jy jouself inlaat. Die laaste afdeling, wat ook op hierdie van toepassing sal wees, is die vereiste in die Torah oor die Pasga of die Pesach. Daardie paspoort wat jy nodig het. So hier kom die finale en die beslissende punt. Hoekom die besnydenis permanent en onwrikbaar nodig bly vir volledige naturalisasie in die Staatebond van Israel? Kom ons kyk wat sê Shabbat hoofstuk 12 vers 48. Geen onbesnede manlike persoon mag van die Pesach eet nie. So as hierdie apostoliese raad, dis nou die Jerusalem Council, as hulle bedoel het om die besnydenis vir die inkomende gelowiges permanent af te skaf, dan sou hulle eintlik tot 'n ewige uitsluiting verdoem het, volgens Shemot. Sonder hierdie uiteindelike besnydenis sou hierdie nie-Jode vir altyd verbied bly om die Pesach te eet. Nee? Met ander woorde, dis die Commonwealth se allerbelangrikste verbondsfees. Hulle sou regtens ook nooit die binneste voorhoewe van die tempel kon binnekom om dan nou vir die Vader te kan gaan staan nie. So die werklike slim ding van hierdie Din Katan, is die tydsberekening daarvan. Hulle het nie die Torah afgeskaf nie. Hulle die besnydenis het dan net wettiglik verskuif. Dit behoort tog baie duidelik te wees. Van die deur waar jy inkom, na die uiteinde van daai leerpad, so werk dit. En ek weet, ek gaan weer klippe kry wat na my toe gegooi word, omdat ek hierdie ding sê. Hoor mooi, Paulus se probleem was, nee, jy word nie besny, om sodat jy daar vir jou gesê kan word, jy word gered nie. Jy word uit geloof, deur genade word jy gered. Maar nou moet jy die vraag beantwoord, hoe gaan jy dan nou leef? Waar gaan dan nou 'n nuwe stel reëls wees? Nee, jy word nou ingelyf in hierdie reëls wat alreeds bestaan, wat genoem word die Torah. So, dit werk so, 'n nie-Jood kry verblyfreg by die deur. Hy kry deurlopende Shabbat onderrig in die sinagoge, en uiteindelik, nou dat hy toegerus is met volle begrip, dan kan hy na die mikwa en die besnydenis gaan. En ek kan vir jou dit sê, daar's een ding waaroor ek in my lewe bitter spyt is dat ek mense te gou gemikwa het. Want ek het die 7 vereistes wat hulle nou moet kyk. Jy moet gaan kyk na die purity. Wanneer jy sak, dan is dit vir purity, vir repentance, vir identifisering met die Messias, vir die Ruach HaKodesh en met vuur, vir die suffering en vir sanctification of heiligmaking. En weet jy wat, daar's mense wat ek meer as een keer al gemikwa het, en nog steeds het hulle nie begin identifiseer met die Messias nie. Nog steeds wil hulle eintlik dit wat hulle ken, wil hulle kom toepas. Nee, jy word nie besny om gered te kan word nie, maar dis nie wat hier gesê word nie. Dis glad nie wat hier gesê word nie. Dit is wanneer jy te veel klem lê op die een deel, dat jy nooit by die ander deel uitkom wat vir jou baie duidelik geleer word nie. So, ek sê nou vir jou, jy word nie besny om gered te kan word nie. Of omdat jy nou gered is, moet jy nou besny word nie. Nee, jy gaan eers leer wat dit beteken in die sinagoge. Jy gaan eers Yeshiva toe gaan, jy gaan eers gaan leer waaroor dit gaan, jy gaan eers Pesach behoorlik verstaan, voordat jy kan dink, dat jy deur enige van hierdie stappe kan gaan. Goed, en ek gaan vir jou waarborg, dis nie 'n kwessie van jy moet besny word nie, dis 'n kwessie van, wil jy? Want dit gaan vir jou plaas in watter kategorie dan nou ook vir jou gegee word. Ja, as 'n Gertoshav, jy moet nie besny nie. Klap nie. As die Gert Sedek, hulle is besny. Die vreemdeling, hulle is besny. Die Gert Toshav is nie besny nie. Kan jy verstaan wat is daai kategorie daar? So, hierdie los ons met een groot vraag om oor te dink. Hoe verander dit ons idee
van hierdie Bybelse naturalisasie of burgerskap as ons onderskei tussen mense wat 'n gemeenskap bestuur en wat jou Vader die jurisdiksie gegee het, né? Hy het vir hulle dit gegee. Hy het ons praktiese oplossings gegee. Hulle moet prakties die Torah met hulle toepas. Weer eens, die ding moet die praktiese fisiese gemeenskap sorgvuldig bestuur volgens Torah beginsels. Dit is die beslissing van Handelinge 15. Dit bring daai twee werklikhede in harmonie en gee mense 'n baie duidelike stap vir stap pad om te kan groei. Dis wat ek en jy nodig het om te moet weet en te moet verstaan. Goed, so weer eens, jy is welkom om met my in gesprek te tree, want ek weet elke keer as enigiemand net sê besnydenis, dan staan die hare regop, die pyn verskyn in manne se oë, al daardie tipe van dinge wat gebeur, maar hoor mooi, jy word nie besny om gered te word nie. Dit is nie wat hulle sê nie. Die Torah het dit nie van jou vereis nie, maar die Torah vereis dat jy die volle Torah opneem. En dan moet jy besluit wat gaan jy doen rondom die besnydenis. Gaan jy Gert Sedek word? Gaan jy Gert Oshav word?